'n arm en siek meisie ontmoet die blinde seun van 'n miljoenêr op haar eerste dag in die openbare skool. Terwyl almal van hom wegbly, stap sy nader en maak 'n onmoontlike belofte: "Ek sal jou genees." 'n Impulsiewe daad voor almal veroorsaak 'n wonderwerk wat geen dokter kan verduidelik nie. Wat begin het as 'n gebaar van kinderlike deernis, sal twee wêrelde uiteindelik verenig en die lot van almal vir altyd verander. Die son het skugter agter die Kaapstad se heuwels opgekom toe Sophie haar oë oopmaak. Dit was haar eerste skooldag by die nuwe skool, en hoewel haar brose liggaam geprotesteer het, het sy 'n opgewondenheid gevoel wat sy nie kon bedwing nie. Met slegs 7 jaar het Sophie 'n te swaar las vir haar ouderdom op haar skouers gedra, 'n siekte wat die beste dokters in die stad uitgedaag het. "Sophie, is jy al wakker, my liefie?" Louisa, haar ma, se stem het sag van die ander kant van die gordyn geklink wat die klein sinkhuisie in 2 vertrekke verdeel het. "Ek is ma, vandag is dit nuwe skooldag." Sophie het met 'n entoesiasme geantwoord wat Louisa se hart laat knyp het. Die meisie het versigtig opgestaan, haar bewegings bereken om energie te spaar. Haar hare, wat voorheen 'n kaskade van donker krulle was, was nou ul en dof, 'n gevolg van die intensiewe behandelings wat sy ontvang het. Tog het Sophie daarop aangedring om die oorblywende hare in 2 ongelyke varksterte vas te bind, versier met kleurvolle linte wat haar ma van die hotel afgebring het waar sy as kamermeisie gewerk het. Louisa het met die openbare skooluniform in haar hande verskyn, 'n eenvoudige wit hemp en 'n donkerblou romp wat sy die vorige aand vir haar dogter se skraal lyfie aangepas het. "Kyk net hoe mooi lyk dit, dogter. Jy sal die mooiste in die skool wees." Sophie het geglimlag, haar bruin oë het geskitter met 'n lig wat die siekte nie kon uitdoof nie. "Kan ek die spesiale seep saamneem, ma?" Louisa het gehuiwer. Die spesiale seep was net 'n klein stukkie seep van die 5-ster hotel waar sy gewerk het, 'n onbeduidende voorwerp vir enige gas, maar wat vir Sophie 'n gelukbringer van hoop geword het. "Jy kan, my liefie. Maar onthou, dis ons klein geheimpie, hoor." Sophie het plegtig geknik, asof sy 'n nasionale skat bewaar. Vir haar was daardie geurende seep nie net 'n voorwerp nie, maar 'n brug na die wêreld van moontlikhede wat haar ma beskryf het, 'n wêreld van luukse en magie wat aan die ander kant van die stad bestaan het. Intussen 30 minute daarvandaan, in die Clifton woonbuurt, het 'n ander kind haar voorberei vir haar eerste skooldag. Barend, ook 7 jaar oud, het op die rand van sy koningsgroote bed gesit, sy hande versigtig oor sy skoot gevou en gewag dat iemand hom sou help aantrek. "Goeiemôre, Barend." Tasha, sy babysitter, se stem het by die deur geklink. "Gereed vir die groot dag?" Barend het sy gesig in die rigting van die stem gedraai, sy grysgroen oë was op 'n ongedefinieerde punt gefokus. Sedert geboorte het 'n seldsame genetiese toestand hom in 'n ewige duisternis gehou. Pa het gesê dis 'n normale skool. Met ander kinders, het hy geantwoord, sy stem het 'n mengsel van angs en opgewondenheid verraai. Tasha het met die skooluniform nader gekom, dieselfde model wat Sophie sou dra, maar op maat gemaak deur 'n kleermaker. Terwyl sy die seun gehelp het aantrek, het sy probeer om die knop in haar keel te ignoreer. Reino Albert se besluit om sy enigste seun by 'n openbare skool in te skryf, het weke van ewige besprekings in die herehuis veroorsaak. "My seun gaan nie soos 'n sosiale eksperiment behandel word nie." Carla, Reino se vrou, se skril stem het nog deur die gange weergalm. "Wat sal ons vriende sê? Die erfgenaam van die Alberts in 'n openbare skool." Maar Reino het vir die eerste keer in jare van huwelik vasgestaan. Barend het normaliteit nodig. Hy moet met ander kinders omgaan. Al die privaat skole wat ons besoek het, sien net sy gestremdheid. Hierdie skoolhoof was die enigste een wat met hom gepraat het, nie oor hom nie. Wat Carla nie geweet het nie, of voorgegee het om nie te weet nie, was dat die ware rede waarom Reino op die openbare skool aangedring het, dieper gelê het. Nadat hy die beste spesialiste ter wêreld geraadpleeg het, het hy tot die pynlike gevolgtrekking gekom dat daar geen genesing vir sy seun se blindheid was nie. Die privaat skool sou gemak en beskerming bied, maar ook isolasie. In die openbare skool sou Barend moes leer om in die regte wêreld te navigeer, 'n wêreld wat nie vir sy behoeftes aangepas sou wees nie. Toe die bestuurder die gepantserde bim voor laerskool Tafelberg parkeer, kon die kontras met die gewone motors en motorfietsse wat ander kinders afgelaai het, nie meer treffend wees nie. Reino het sy das reggetrek en na sy seun gedraai. "Onthou jy wat ons bespreek het, Barend? Enige probleem, Marcus sal hier buite wag. Vra net vir die onderwyseres om hom te roep."
Barend het geknik, sy hande het die opvoubare kierie vasgedruk wat hy selde tuis gebruik het, waar elke sentimeter bekend en veilig was. Kan ek alleen gaan, pa? Van die deur af binne. Reino het gesluk, verdeel tussen die instink om te beskerm en die behoefte om onafhanklikheid te gee. Natuurlik, seun. Ek sal jou tot by die deur vergesel. 'n Paar meter daarvandaan het Sophie van die bus afgeklim en Luisa se hand styf vasgehou. Haar bene het effens gebewe, nie van vrees nie, maar van die swakheid wat die behandelings veroorsaak het. Alles sal regkom, maar moenie bekommerd wees nie, het Sophie gesê in 'n omkering van rolle wat Luisa se hart gebreek het. Ek weet dit sal, my liefie. En onthou, as jy iets voel, vra ek om jou by die hotel te bel. Ek weet reeds. Sophie het met 'n selfversekerde glimlag voltooi. Toe hulle die skool nader, het Sophie die luukse motor en die elegante man opgemerk wat 'n seun aan die hand vergesel het. Iets aan daardie seun met die vae blik en versigtige tree het haar onmiddellik se aandag getrek. In die klaskamer het die onderwyseres Deborah die nuwe leerlinge met 'n hartlike glimlag ontvang, maar haar oë het haar kommer verraai toe sy Sophie en haar brose voorkoms opmerk, en daarna Barend met sy kierie en verlore blik. Kinders, ons het vandag 2 nuwe maats. Dit is Sophie en dit is Barend. Kom ons laat hulle welkom voel, ja. Die kinders het 'n lustelose ja gemompel, hul nuuskierige en soms wrede oë het die nuwelinge beoordeel. Die onderwyseres het die tafels in 'n sirkel gerangskik en plekke vir almal aangewys en Sophie doelbewus langs Barend geplaas. Tydens die eerste aktiwiteit, 'n vrye tekening om hulself voor te stel, het Sophie gefassineerd gekyk hoe Barend die potlood vashou, sy vingers het die buitelyne van die papier gesoek en probeer om iets te skep wat hy nog nooit gesien het nie. Wat teken jy, het Sophie gevra, terwyl die ander kinders afstand gehou het, asof blindheid of siekte aansteeklik kon wees. Barend het sy gesig in die rigting van die stem gedraai. Ek weet nie. Ek het nog nooit 'n tekening gesien nie. Jy het nog nooit iets gesien nie, het Sophie gevra, haar nuuskierigheid het etiket oortref. Ek is so gebore, het Barend geantwoord, met die berusting van iemand wat hierdie frase al baie keer herhaal het. Sophie het 'n oomblik stil gebly en die inligting geabsorbeer. Toe, sonder waarskuwing, het sy Barend se hand geneem. Kan ek jou help? Ons kan saam teken. Voordat Barend kon antwoord, het Sophie sy hand oor die papier gelei en elke trek wat hulle gemaak het, beskryf. Ons teken die son. Dit is rond en warm. Dit het strale wat daaruit kom, soos lang vingers. Nou gaan ons 'n huis teken. Die onderwysers Deborah het die toneel met 'n swaar hart opgehou. In 20 jaar van onderwys het sy selde so 'n suiwer gebaar van solidariteit gesien. Tydens pouse, terwyl die ander kinders oor die speelgrond gehardloop het, het Sophie en Barend in 'n hoek gesit, beskerm deur die skaduwee van 'n amandelboom. Sophie het die klere aan haar nuwe vriend beskryf, met behulp van assosiasies wat hy kon verstaan. Rooi is warm soos die son op jou gesig. Blou is koel soos water. Groen ryk soos nat bos na die reën. Barend het geglimlag, elke woord soos 'n spons geabsorbeer. En hoe lyk jou gesig, het hy skielik gevra. Sophie het gehuiwer. Sy het geweet sy was nie soos die ander kinders nie, dat haar gesig skraler was, haar oë dieper gesink. Ek het bruin oë soos sjokolade, swart hare, maar nou is dit kort as gevolg van die BH, as gevolg van die medisyne wat ek neem. Ek is klein vir my ouderdom. Mag ek? Barend het sy hand skugter opgelig. Sophie het die gebaar verstaan en sy vingers na haar gesig gelei. Met fynheid het Barend haar gelaatstrekke verken, die breë voorkop, die opstootneus, die wangbene wat as gevolg van maarheid prominent was. Jy is mooi, het hy met die absolute oortuiging verklaar van iemand wat verder as voorkom sien. Sophie het gelag, 'n kristalhelder klank wat nuuskierige blikke getrek het. Hoe kan jy weet? Omdat jy vriendelik is. Vriendelike mense is mooi. Aan die einde van die dag, toe die ouers begin opdaag het Sophie en Barend langs mekaar by die skoolhek gebly. Reino was die eerste wat verskyn het en het die interaksie van sy seun met die onbekende meisie van ver af dopgehou. Kom jy môre weer, het Barend gevra, 'n tikkie angs in sy stem. Sophie het haar lip gebyt. Sy het geweet sy het die volgende dag 'n afspraak by die hospitaal. Meer toetse, meer behandelings wat haar naar en swak sou laat voel. Ek sal probeer, maar soms moet ek dokter toe gaan. Is jy siek? Sophie het oorweeg wat om te sê. Sedert die diagnose het sy geleer dat mense verander het as hulle van haar toestand geweet het.
Hulle het haar met jammerte behandel, asof sy reeds veroordeel was. Maar ek sal gesond word. Ek is seker. Dit was toe Sophie die klein seep van die hotel, haar gelukbringer, uit haar sak haal. Dit is magies. My ma het dit vir my gegee. Hulle sê dit help mense om die skoonheid in dinge te sien. Barend het sy hand uitgesteek, en Sophie het die seep in sy palm geplaas. Hy het die voorwerp na sy neus gebring en diep ingeasem. Dit ruik na blomme. Jasmijn, het Sophie reggestel. Dag, hierdie seep sal 'n wonderwerk doen. Jy sal sien. Sophie. Luisa se stem het van die ander kant van die straat geklink. Sy het gewaai, die hoteluniform nog aan haar lyf na 'n lang dag se werk. Ek moet gaan. Totsiens môre, Barend. Terwyl sy weggestap het, het Sophie 'n laaste keer omgedraai en Barend se pa sien naderkom, lank, imposant, in sy onberispelike pak. Vir 'n oomblik het haar oë die van die sakeman gekruis, en Sophie het 'n onverklaarbare rilling gevoel. Ek het 'n vriend gemaak, ma, het sy aangekondig toe sy Luisa bereik. Dis goed, my liefie. Hoe is hy? Hy kan nie sien nie, het Sophie eenvoudig geantwoord. Maar ek het beloof ek sal hom genees. Luisa het verstom gestaan, die bloed het koud in haar are gevries. Sophie, jy kan nie sulke dinge beloof nie. Dit werk nie so nie. Maar Sophie het net geglimlag, daardie kalm en geheimsinnige glimlag wat Luisa soms bang gemaak het. Ek weet ek kan, maar ek voel dit hier binne. En sy het na haar bors gewys, waar haar hart ferm geklop het ten spyte van alles wat die dokters gesê het. Daardie nag, in haar geïmproviseerde bed, het Sophie die seep teen haar bors gehou en soos 'n gebed gefluister, ek sal jou genees, Barend. Dit is 'n belofte. Kilometers daarvandaan, in die Alberts herhuis, het Barend hom ook voorberei om te slaap, sy hande het nog die vorm van die klein seep gevoel wat Sophie gewys het. Hoe was die skool, seun, het Reino gevra, terwyl hy op die rand van die bed gesit het. Ek het 'n meisie ontmoet. Sy is vriendelik. Sy het gesê sy sal my genees. Reino het 'n knop in sy bors gevoel. Hoeveel keer het hy al soortgelyke beloftes gehoor? Hoeveel eksperimentele behandelings, operasies, alternatiewe terapieë? Niks het gewerk nie. Barend, jy weet dat. Ek weet, pa. Maar sy is anders. Sy het 'n magiese seep. Reino het hartseer geglimlag en sy seun op die voorkop gesoen. Slaap lekker, seun. Môre is 'n ander dag. Wat nie een van hulle op daardie oomblik kon dink nie, was dat die belofte wat deur 'n 7-jarige meisie gemaak is, gewapen met slegs 'n hotelseep en 'n onwrikbare geloof, op die punt was om alles te trotseer wat mediese wetenskap as moontlik beskou het. Op die Kaapstadse horison het die ligte van die ryk stad gekontrasteer met die duisternis van die gemeenskappe teen die heuwels, twee wêrelde geskei deur veel meer as geografiese afstand. Maar daardie nag het 'n onsigbare brug begin bou word, 'n verbinding wat die lot van twee families vir altyd sou verander. Die dae wat gevolg het, het 'n patroon gevestig. Sophie het skool toe gegaan wanneer haar gesondheid dit toegelaat het, en donderdae en vrydae vir behandelings by Tygerberg Hospitaal gemis. Wanneer sy teenwoordig was, het sy natuurlik na Barend beweeg, wat haar koms met 'n angs wat hy nie eens probeer wegsteek het nie, afgewag het. Het sy vandag gekom, was sy eerste vraag elke oggend, nog voordat hy die onderwyseres gegroet het. Tot almal se verbasing het Barend, wat altyd stil en introvert was, in Sophie se teenwoordigheid begin blom. Sy lag, voorheen selde gehoor, het oor die skoolterrein weergaan. Sy gesig, gewoonlik uitdrukkingloos, het nou opgehelder toe hy die ligte en versigtige voetstappe van sy vriendin hoor naderkom. Op 'n reënerige Dinsdag, toe die Kaapstadse lig in gordyne water neergestort het, kon Luisa Sophie nie skool toe neem nie. Die bus wat hulle geneem het, was te lank en sy kon nie laat wees vir werk nie. 'n Kamermeisie wat laat was 'n kamermeisie wat maklik vervang kon word. Met 'n swaar hart het sy Sophie by Tannie Sari gelos, 'n buurvrou wat na verskeie kinders in die Imizamo uit die gemeenskap omgesien het wanneer die ouers moes werk. In die Alberts herhuis was Barend ontroostbaar. Sy het beloof sy sou vandag kom, het hy herhaal, sy vingers het senuweeagtig op die vensterbank getik, asof hy die reendruppels wat teen die glas afloop, kon voel. Dit reën baie, seun. Miskien kan haar ma haar nie bring nie, het Tertia, die babysitter, probeer verduidelik. Dan stuur pa vir Marcus om haar te gaan haal, het Barend met die eenvoudige en direkte logika van kinders geantwoord. Vir hom was dit vanselfsprekend.
As daar 'n probleem was, is die beskikbare hulpbronne gebruik om dit op te los. Reino, wat met 'n videokonferensie op pad was, het sy seun se versoek gehoor en gestop. Wie is hierdie meisie? In elk geval, het hy die babysitter gevra toe Barend reeds by die skool was. Haar naam is Sophie, meneer. Sy is 'n nuwe leerling soos Barend. Hulle het onafskeidbaar geword. Reino het 'n geestelike nota gemaak om die bestuurder te vra om hierdie vriendskap beter dop te hou. Hy wou nie hê sy seun moes uitgebuit word as gevolg van sy posisie of naïwiteit nie. Barend was te vertrouend, hy het in die beste van mense geglo. Die wêreld kon wreed wees, veral met iemand in sy toestand. En veral wanneer hierdie iemand die erfgenaam van een van die land se grootste fortuine was. In die Imizamo IT-gemeenskap het Sophie die dag deurgebring om te teken met die verslete kleurpotlode wat Tannie Sari vir die kinders beskikbaar gestel het. Haar liggaam het gepynig, maar sy het die pyn geïgnoreer en gekonsentreer om iets spesiaals vir Barend te skep. Wat is dit wat jy doen, meisie? Het Sari gevra, terwyl sy die abstrakte tekening vol lewendige kleure en ongedefinieerde vorms dopgehou het. Dis hoe ek dink Barend die wêreld sien, het Sophie geantwoord. Met sy vingers, jy weet. Hy voel dinge, maar hy sien nie die kleure nie. So ek maak 'n tekening wat hy kan voel. Sophie het ure lank verskillende teksture op die papier geplak, reis vir die wolke, fyn skuurpapier vir die son, lappies stof vir die bome, alles omlyn met droë gom wat reliefs gevorm het wat Barend met sy vingers kon volg. Dieselfde middag op die dakwoonstel van die Mount Nelson Hotel, het Luisa die badkamer van die presidensiële suite skoongemaak toe die deur onverwags oopgaan. O, verskoon my. Ek sal later terugkom, het sy gesê en haar oë laat sak soos die protokol vereis het. Wag. Die manlike stem was ferm, maar nie onbeskof nie. Is jy nie hier? Ek werk al 5 jaar hier, meneer, het Luisa geantwoord, steeds sonder om op te kyk. Jy kan na my kyk as ek met jou praat. Ek is nie 'n koning of iets nie. Luisa het opgekyk en 'n skok van herkenning gevoel. Dit was die pa van Sophie se blinde skoolmaat. U is Reino Alberts, het sy gesê, voordat sy die woorde kon bedwing. 'n Verbaasde glimlag het oor die sakeman se gesig gegaan. Ja, ek is. En u is? Luisa Ferreira. Ek my dogter studeer saam met die seun. By Laerskool Tafelberg. Reino se gesig het met begrip opgehelder. Sophie. U is Sophie se ma. Die dogter se naam op die lippe van daardie magtige man het Luisa 'n mengsel van trots en vrees laat voel. Ja, meneer. Barend praat baie van haar. Hulle lyk of hulle goeie vriende geword het. Luisa het 'n bietjie ontspan. Sophie ook. Sy word hartseer as sy nie skool toe kan gaan nie. Hoekom is sy so baie afwesig? Die vraag, hoewel in 'n toevallige toon gestel, het Luisa laat aarzel. Min mense by die skool het van Sophie se toestand geweet. Sy wou nie hê haar dogter moes anders behandel word nie. Sy het gereelde mediese afsprake in toestand ingewikkeld. Reino het geknik sonder om vir meer besonderhede te druk. Sy lyk na 'n baie spesiale meisie. Barend sê sy het beloof om hom te genees. Luisa het haar gesig van skaamte voel brand. Ek vra om verskoning daarvoor, meneer. Sophie het 'n baie lewendige verbeelding en 'n baie groot hart. Ek het al met haar gepraat oor beloftes maak wat sy nie kan nakom nie. Tot haar verbasing het Reino gelag, 'n opregte en warm klank wat nie ooreengestem het met sy openbare beeld van 'n genadeloose uitvoerende beampte nie. Moenie bekommerd wees nie. Dit is verfrissend om iemand te sien wat nog in wonderwerke glo. My seun is gelukkiger as ooit, danksy u dogter. Op daardie oomblik het Reino se selfoon gelei en die gesprek onderbreek. Ek moet antwoord. Dit was 'n plesier om u te ontmoet, Luisa. Net so, meneer. Terwyl die sakeman weggestap het om die oproep te beantwoord, kon Luisa nie anders as om die kontras op te merk tussen daardie beleefde en bedagsame man en die koerantopskrifte wat hom as 'n genadeloose korporatiewe haai uitgebeeld het nie. Intussen in die Alberts herhuis het Carla geïrriteerd na haar seun se nuwe obsessie gekyk. Sophie het dit gesê, Sophie doen dit, het sy vir haar persoonlike assistent gemompel. Wie is hierdie meisie wat skielik die middelpunt van my seun se heelal geword het? 'n Skoonmaakster se dogter of so iets, het Amanda, haar assistent, geantwoord terwyl sy Carla se sosiale agenda georganiseer het. Ek dink sy is siek. Ek het die onderwyser is iets hoor sê oor onkologiese behandeling.
Carla het haar oë van haar wynkelk opgelig. Kanker. My God, en hulle laat hierdie meisie naby my seun. Wat as dit aansteeklik is? Amanda het haar oë gerol toe Carla nie gekyk het nie. Kanker is nie aansteeklik nie, mevrou. Tog hou ek nie daarvan nie. Barend is beïnvloedbaar. Stel jou voor as hy aan hierdie meisie geheg raak en sy jy weet. Sterf, het Amanda voltooi, onvermoond om die minagting in haar stem weg te steek. Carla het haar 'n koue blik gegee. Hou daardie houding vir jouself, Amanda. Ek dink aan my seun se emosionele welstand. Natuurlik, mevrou. Die volgende dag het Sophie na die skool teruggekeer en trots haar tasbare tekening gedra. Maak jou oë toe, het sy opdrag gegee en die papier in Barend se hande geplaas. Voel nou met jou vingers. Ek wys jou die kleure. Met 'n gefronste voorkop in konsentrasie het Barend die tekening verken, sy sensitiewe vingers het elke tekstuur, elke verhewe buitelyn opgespoor. Dis hier grof. En hier sag. En dit lyk soos sand. Die growwe is die son. Die sagte is die wolke. Die sand is die strand. Ons is op die strand, Barend. Op die mooiste dag van die jaar. Die son is geel en warm. Die lug is blou soos die see. Die sand is goudkleurig. En ons is hier, het sy verduidelik en sy vinger na 2 klein figure gelei wat met tou in die hoek van die tekening gemaak is. Dis ons 2 wat saam speel. Stille trane het oor Barend se gesig gerol. Dis die mooiste tekening wat ek nog gesien het hy gesê, sy stem was gebreek. Die onderwyser is Deborah, wat die toneel dopgehou het ook teen emosie geveg. Daar was iets diep roerends in die vriendskap van daardie 2 kinders. 'n Seun wat nooit die wêreld gesien het nie en 'n meisie wat, ten spyte van haar eie stryd teen 'n verwoestende siekte, haarself daaraan gewy het om hierdie seun die skoonheid te wys wat hy nie kon sien nie. In die weke wat gevolg het die vriendskap tussen Sophie en Barend steeds geblom. Selfs op dae wanneer Sophie te swak was om te speel, het sy langs hom gesit en stories vertel van dapper prinsesse en vreeslose avonturiers wat alle struikelblokke oorkom het. Reino het sy skedule begin aanpas om sy seun meer gereeld persoonlik te gaan haal en het altyd gehoop om 'n glimp van die klein meisie te sien wat Barend betower het. Wanneer hy haar gesien het hy diskreet vir Luisa gewaai, wat gewoonlik haastig aangekom het, die hoteluniform nog aan haar lyf. Tuis was dinge egter gespanne. Carla se seisoen in Europa is verkort deur Barend se laaste afspraak en sy was glad nie tevrede met wat sy gevind het toe sy terugkeer nie. Wil jy my verduidelik hoekom ons seun nie ophou praat oor hierdie meisie van die heuwel nie, het sy tydens aandete gevra nadat Barend hom onttrek het. En hoekom het jy skielik besluit dat jy hom elke dag by die skool moet gaan haal? Dis waarvoor ons 'n bestuurder betaal. Reino het gesig. Die besprekings met Carla was al hoe meer gereeld. Sy is nie die meisie van die heuwel nie. Haar naam is Sophie. En sy is die eerste ware vriend wat Barend nog ooit gehad het. Vriende moet op dieselfde vlak wees, Reino. Hierdie meisie stel waarskynlik net belang in wat sy van hom kan kry. Reino het woedend van die tafel opgestaan. Sy is 7 jaar oud, hemel op aarde. En sy is siek. Het jy dit geweet? Sy het kanker, Carla. In 'n gevorderde stadium, soos ek verstaan. Carla het bleek geword. Hoe weet jy dit? Haar ma werk by Mount Nelson. Toeval. Ek het haar daar ontmoet. Het jy met hierdie meisie se ma gepraat? Word jy mal? Wat sal jou direksie dink as hulle weet dat die groot Reino Alberts met skoonmakers kuier? Reino se antwoord is afgesny deur die koms van oupa Okkie, Carla se pa en voorsitter van die familiemaatskappy se raad. Op 78 jaar het hy nog steeds die familie se fortuin met 'n eysterhand beheer. Waaroor praat julle so entoesiasties, het hy gevra, sy autoritaire stem het die omgewing soos altyd oorheers. Niks belangrik nie, pa, het Carla vinnig geantwoord. Net kwessies oor Barend se skool. Oupa Okkie het swaar gaan sit. Ek dink steeds dit was 'n fout om hom in 'n openbare skool te plaas. Alberts Mouton behoort nooit met enige iemand te meng nie. Reino het die skerp antwoord wat op sy lippe gekom het, bedwing. Oupa Okkie het nooit sy kleinseun se toestand heeltemal aanvaar nie, en dit as 'n skandelike genetiese fout behandel wat weggesteek moes word, nie omhels nie. Die skool doen hom goed, het Reino droog geantwoord. Hy het nou 'n vriendin. Vriendin.
Oupa Okkie se oë, nog skerp ten spyte van sy ouderdom, het op sy skoonseun gefokus. Watter vriendin? 'n Klasmaat. Hulle kom goed oor die weg. Oupa Okkie het gesnork. Ons het nie vreemdelinge nodig wat te naby aan die familie kom nie. Het jy haar agtergrond ondersoek? Die ouers. Mens weet nooit wie net wag vir 'n geleentheid om ons posisie uit te byt nie. Reino het sy bord weggestoot, sy aptyt was heeltemal bederf. Sy is 7 jaar oud en veg teen terminale kanker. Ek dink nie sy is besig om 'n staatsgreep teen die Alberts Mouton-ryk te beplan nie. Oupa Okkie se gesig het in 'n grimas vertrek wat van minagting of ongemak kon wees. Nog 'n rede om afstand te hou. Hierdie vriendskap sal net in lyding eindig wanneer die meisie aan die siekte beswyk. Pa, het Carla uitgeroep, geskok oor die rouheid van die opmerking. Reino het opgestaan. Verskoon my. Ek moet gaan kyk of Barend klaar is met sy huiswerk. Terwyl hy die trappe van die herehuis opgestap het, het Reino die gewig van die Alberts Mouton familie se tradisies en verwagtinge op sy skouers gevoel. Hy het met Carla getrou meer uit sake gerief as uit liefde, en samesmelting van fortuine eerder as harte. Aanvanklik het hy geglo dat liefde met tyd sou groei. Maar na Barend se geboorte en die diagnose van sy toestand, het die kloof tussen hulle net groter geword. Carla het nooit haar onvolmaakte seun heeltemal aanvaar nie. Sy het al hoe langer tydperke in Europa deurgebring en Barend aan die sorg van babysitters en terapeute oorgelaat. Reino daarenteen het sy hele lewe om sy seun georganiseer, reise verminder, verantwoordelikhede gedelegeer en soveel moontlik van die huis afgewerk. Toe hy by Barend se kamer aankom, het hy sy seun op die bed sien sit. Sy hande het versigtig oor die tasbare tekening gegaan wat Sophie gemaak het. Dis sy weer, is dit nie, het Reino gevra en langs sy seun gaan sit. Barend het geknik. Sophie het gesê sy sal my eendag na die regte strand neem. Om die regte see te voel. Dit sal lekker wees, het Reino geantwoord en gedink wat die korporatiewe veiligheid sou sê oor 'n besoek aan 'n openbare strand met die Alberts Mouton erfgenaam. Pa, het Barend gehuiwer, sy stem skielik ernstig. Sophie gaan gesond word, is dit nie? Die vraag het Reino onverwags betrap. Hoekom vra jy dit, seun? Sy hoes baie. En daar is dae wat sy nie kom nie omdat sy in die hospitaal is. Dit is ernstig, is dit nie? Reino het sy woorde versigtig gekies. Sophie is wel siek. Die dokters doen hul bes om haar te help. Gaan sy weggaan soos mamma? Na 'n ander land. Reino het 'n knop in sy keel gevoel. Hoe om vir 'n kind te verduidelik dat sy vriendin iets veel meer definitief as 'n reis na Europa in die gesig gestaar het. Nee, seun. Maar sy moet baie rus om weer sterk te word. Barend het gelyk asof hy die antwoord oorweeg het. Ek wou haar help. So sy my help. Hoe help sy jou, Barend? Sy wys my hoe om die wêreld te sien. Met my hande, met die klanke, met die reuke. Sy sê ek sal eendag regtig kan sien. En ek glo haar. Reino het sy seun omhels en die emosie wat gedreig het om oor te loop, weggesteek. Dit is nogal 'n belofte. Sophie breek nooit beloftes nie, het Barend met absolute oortuiging beweer. En ek het haar ook iets beloof. Wat? Dat ek haar sal help om gesond te word. Ek weet nog nie hoe nie. Maar ek sal uitvind. Dieselfde nag, in die klein sinkhuisie in Imizamo Haiti, het Luisa vir Sophie in haar arms gehou terwyl die meisie met nog 'n koorsaanval gebewe het. Ons moet môre terug hospitaal toe, het Luisa gesê en 'n nat kompressie op haar dogter se voorkop geplaas. Sophie het swak haar kop geskud. Nie môre nie. Ek het vir Barend beloof ek sou skool toe gaan. Ons het kunslis. Ons gaan beeldhouwerke maak. Sophie, jou gesondheid kom eerste. Barend sal verstaan. Hy word hartseer as ek nie gaan nie. Ek kan dit voel. Luisa het gesig. Sedert sy Sophie ontmoet het, het Barend verander. En op 'n manier Sophie ook. Op die dae wat sy skool toe gegaan het sy meer lewendig teruggekom, met meer kleur in haar gesig, asof die vriendskap met die blinde seun haar lewe ingespuit het. Jy hou baie van hom, is dit nie? Sophie het geglimlag, ten spyte van die koors. Hy is my beste vriend. En eendag sal hy my sien. Regtig. Dogter, jy weet dat sy toestand. Ek weet, ma, maar ek het my magiese seep, onthou jy? Luisa het hartseer geglimlag.
Die magiese seep was net 'n luukse hotelseep wat sy maande tevore vir Sophie gebring het. Maar vir die meisie het dit 'n simbool van hoop geword, byna 'n talisman. Ja, jou magiese seep, het Lisa ingestem en haar dogter se eilhare gestreel. Rus nou. Terwyl Sophie uiteindelik aan die slaap geraak het, kon Lisa nie anders as om te dink aan die vreemde ontmoeting met Reino Alberts nie. Hy het opreg geïnteresseerd gelyk in die vriendskap tussen die kinders. Miskien kon sy met hom praat oor spesialiste, alternatiewe behandelings wat buite hul finansiële bereik was. Nee. Dit sou vernederend wees. Sy was nie die tipe persoon wat haar dogter se vriendskap sou gebruik om gunste te kry nie. Selfs al kon daardie guns beteken. Lisa het haar kop geskit en die gedagte weggestoot. Daar was geen waarborge nie. Net hoop. En vereers het Sophie se grootste hoop in daardie onwaarskynlike vriendskap met die seun gelê wat nooit haar gesig gesien het nie. Die volgende oggend, teen die mediese advies en haar ma se smeekinge in, het Sophie daarop aangedring om skool toe te gaan. Haar liggaam was swak, maar haar vasberadenheid was onwrikbaar. Sy het vir Barend beloof dat sy daar sou wees vir die kunstlys en Sophie Ferreira het nooit 'n belofte gebreek nie. Wat nie een van hulle kon dink nie, is dat daardie dag alles sou verander. 'n Klein hotelseep, die vasberade hande van 'n koorsige meisie en 'n daad van suiwer geloof was op die punt om te ontketen wat die wetenskap onmoontlik sou noem en ander 'n wonderwerk sou noem. Die oggend van daardie dag het begin met 'n byna onmoontlike blou lig, een van die wat Kaapstad soos 'n poskaart laat lyk. Sophie, wat in die bus op pad skool toe gesit het haar gesig teen die venster gedruk en elke kleur, elke detail van die landskap geabsorbeer. Haar koors het gedaal, maar die moegheid het in haar bene voortgeduur, 'n konstante teenwoordigheid wat sy geleer het om te ignoreer. Is jy seker jy voel goed, het Lisa vir die derde keer gevra en haar dogter se bleek gesig dopgehou. Sophie het vasberade geknik. Dis Kunsdag, maar onderwyser is Deborah gaan ons leer om beeldhouwerke met klei te maak. Ek wil vir Barend wys hoe om dit te doen. Lisa het gesig berus. Sedert die diagnose het sy geleer om haar gevegte te kies. As Sophie vandag skool toe wou gaan, was dit dalk beter om dit toe te laat. Die dokters was duidelik, lewenskwaliteit was net so belangrik soos behandeling. As jy iets voel, vra om te bel, het sy onthou en die lint in haar dogter se eilhare reggetrek. Beloof. Ek beloof, het Sophie outomaties geantwoord, haar gedagtes reeds by die skool, reeds by Barend. In die Alberts herhuis was die stemming gespanne. Carla het besluit om meer aktief deel te neem aan haar seun se skoollewe en het by ontbyt aangekondig dat sy hom persoonlik skool toe sou neem. Ek wil hierdie Sophie ontmoet, het sy verklaar en Reino se waarskuwingsblik geïgnoreer. Om met my eie oë hierdie buitengewone vriendskap te sien. Moenie 'n skouspel hiervan maak nie, Carla, het Reino saggies gevra terwyl Barend sy graankos klaar gemaak het. Hy het nog nooit 'n vriend gehad nie. Presies daarom moet ek seker maak dat hulle hom nie uitbuit nie. Barend, onbewus van die spanning tussen sy ouers, was te opgewonde oor die vooruitsig van die kunstlys om iets verkeerd op te merk. Sophie het beloof dat sy hom vandag sou leer om 'n beeldhouwerk te maak, iets wat hy heeltemal kon aanraak en verstaan. Toe hulle by die skool aankom, het Reino sy maag voel sink toe hy Carla se bim langs sy eie sien parkeer. Sy het regtig beplan om in te gaan. "U hoef ons nie te vergesel nie," het Reino gesê en probeer om die konfrontasie te vermy. "Natuurlik moet ek. Ek is sy ma." Die toon het geen beswaar geduld nie. Reino het toegegee, maar het 'n laaste versoek gemaak, "Wees net vriendelik. Asseblief." Carla het hom 'n koue blik gegee. "Ek is altyd vriendelik, Reino. Ek is net nie naïef nie." By die skool het Sophie reeds gewag, haar klein lyfie teen die muur geleun, asof sy die ondersteuning nodig gehad het om regop te bly. Toe sy die bim sien naderkom, het sy haarself regop gemaak en 'n glimlag geforseer wat die pyn gemasker het. "Barend," het sy geroep toe die seun uit die motor klim, gelei deur sy pa. Barend se gesig het opgehelder by die klank van die bekende stem. "Sophie, jy het gekom." "Natuurlik het ek gekom. Ek het beloof, nie waar nie." Dit was toe Sophie die elegante vrou opmerk wat uit die ander motor klim. Lank, skraal met perfek gestileerde blonde hare en klere wat lyk asof dit uit 'n tydskrif kom, het sy 'n aura van rykdom en mag uitgestraal wat Sophie instinktief laat inkrimp het. "So jy is die beroemde Sophie," het Carla gesê en met 'n glimlag wat nie haar oë bereik het nie, nader gekom.
Barend praat baie van jou. Sophie het gesluk, skielik bewus van haar voorkoms, die gelapte uniform, die verslete skoene, die hare. Aangename kennis, mevrou. Dit is my ma, het Barend trots voorgestel. Sy het van Europa af teruggekom net om my te sien. Carla het gespanne geglimlag. Eintlik het ek teruggekom omdat ek verpligtinge hier het, skat. Maar natuurlik is dit altyd wonderlik om jou te sien. Reino, wat Sophie se ongemak opgemerk het, het ingegryp. Kom, kinders, die les gaan begin. Sophie, hoe gaan dit met jou ma? Goed, meneer. Sy stuur groete. Carla het 'n wenkbrau gelig, verbaas oor die familiariteit. Ken julle mekaar? Sophie se ma werk by Mount Nelson, het Reino kortliks verduidelik. Ons het mekaar toevallig ontmoet. Hoe gerieflik, het Carla opgemerk, haar toon het haar afkering duidelik gemaak. Voordat die spanning toegeneem het, het die skoolklok gelui. Sophie het Barend se hand geneem, 'n gebaar wat natuurlik tussen hulle geword het. Kom ons gaan, B. Vandag gaan ek jou leer om 'n beeldhouwerk te maak. B, het Carla herhaal nadat die kinders ingegaan het. Sy het 'n bynaam vir hom. Carla, asseblief. Dis kinders wat kinders is. Nee, Reino. Dis die dogter van 'n bediende wat te naby aan die erfgenaam van een van die land se grootste fortuine kom. Reino het sy kop geskud, moedeloos. Sy is besig om te sterf, Carla. Die dokters het haar net 'n paar maande gegee. Dink jy regtig sy is bekommerd oor ons fortuin? Carla het ten minste die ordentlikheid gehad om verleë te lyk. Ek het nie geweet dit is so ernstig nie. Miskien as jy meer tyd hier en minder tyd in Milaan deurgebring het, sou jy meer geweet het van jou seun se lewe. Die opmerking het Carla soos 'n klap getref. Dit was wreed. Dit was eerlik, het Reino reggestel en omgedraai om terug te gaan na die motor. Kom ons gaan. Ons het oor 'n uur 'n vergadering met die aandeelhouers. Binne die skool het die onderwyser Deborah die klaskamer vir die kunsles georganiseer. Tafels is gegroepeer en met koerante bedek, en op elke plek was daar 'n blok klei en eenvoudige modelleergereedskap. Sophie het Barend na al gewone plekke gelei en alles rondom beskryf. Daar is klei voor ons. Dit is bruin, dit lyk soos nat modder. Dit is koud as jy daaraan raak, en sag. Jy kan dit vorm soos jy wil. Barend het die klei tentatief aangeraak, sy sensitiewe vingers het die tekstuur verken. En wat gaan ons doen? Enigiets wat jy wil. Die onderwyseres het gesê ons moet iets doen wat ons gelukkig maak. Barend se gesig het opgehelder. Kan ek jou maak? Sophie het gelag, 'n klank wat altyd die ander leerlinge laat omdraai het, so kristalhelder en opreg was dit. Ek weet nie of ek jou nog kan leer om mense te maak nie. Dit is moeilik. Wat van ons begin met iets eenvoudiger? Soos 'n dier. 'n Hond. Ek wou nog altyd een gehad het, maar mamma sê hulle maak baie gemors. Hond is perfek. Gedurende die volgende uur het Sophie geduldig Barend se hande gelei en hom gewys hoe om die klei in herkenbare vorms te modelleer. Haar klein en brose vingers het syne bedek en elke beweging gerig. So, voel jy? Dit sal die kop wees. Nou gaan ons die lyf maak, langer dis reg. Die onderwyser Deborah het van ver af dopgehou, beïndruk met Sophie se geduld en Barend se konsentrasie. Daar was iets spesiaals aan daardie paar, 'n verbinding wat sosiale klas, gesondheid en omstandighede oortref het. In haar 20 jaar van onderwys het sy nog nooit iets soortgelyks gesien nie. Die helfte van die les was reeds verby toe Sophie die eerste golf van duiseligheid voel. Sy het dit weggesteek, diep asem gehaal en voortgegaan om Barend te onderrig asof niks gebeur het nie. Maar die swakheid het toegeneem en haar visie het aan die rande begin vervaag. Sophie, gaan dit goed met jou, het Barend gevra en die huiwering in haar stem opgemerk. Ek is wonderlik, het Sophie gelieg. Dink net aan wat ons daarna kan doen. Jou hond word perfek. Barend het trots geglimlag, sy vingers het nou met meer selfvertroue oor die klei beweeg. Danksy jou? Die oënskynlik eenvoudige frase het Sophie soos 'n openbaring getref. Dis dit, het sy vir haarself gemompel. Dis presies dit. Wat? Niks. Hou aan. Ons gaan jou hond klaarmaak. Maar die idee het in haar gedagtes vasgesit en sou haar nie loslaat nie. As sy Barend kon laat sien nie metafories nie, soos sy gedoen het, maar letterlik.
Wat as haar spesiale seep regtig magies kon wees? Terwyl die res van die klas gewerk het Sophie diskreet die klein seep van die hotel uit haar sak gehaal. Sy het dit 'n oomblik lank gekyk en al die stories onthou wat haar ma vertel het oor die luukse van Mount Nelson, oor hoe die rykes in 'n ander wêreld geleef het. 'n Wêreld waar mediese wonderwerke elke dag gebeur het omdat daar geld was om daarvoor te betaal. Haar kop het nou geklop en sy het geweet die koors het teruggekom. Miskien was dit die koors wat haar so irrasioneel laat dink het. Of miskien was dit die desperaatheid van iemand wat weet dat haar tyd min raak. Hoe dit ook al sy, Sophie het haar besluit geneem. Barend, het sy saggies geroep, vertrou jy my? Meer as enigiemand het die seun sonder huiwering geantwoord. Onthou jy dat ek beloof het om jou te genees? Om jou te laat sien? Barend het geknik, sy uitdrukking skielik ernstig. Ek onthou. Ek dink ek weet hoe. Maar jy moet my heeltemal vertrou. Ek vertrou jou? Sophie het rondgekyk om seker te maak dat die onderwyser besig was met ander leerlinge. Toe, met vinnige bewegings, het sy die seep na haar mond gebring en daarop gespoeg, en 'n klein hoeveelheid skuim geskep. Wat doen jy, het Barend verward gevra. My spesiale seep, het Sophie verduidelik, haar stem nou ferm met oortuiging. My ma sê dit kom van 'n plek waar alles mooi is, 'n plek waar mense die skoonheid in alles kan sien. Ek dink dit kan jou ook help om te sien. Voordat Barend kon antwoord, het Sophie haar hand met die speeksel en seepmengsel opgelig. Maak jou oë toe. Gehoorsaam het Barend sy oë toegemaak wat nog nooit die lig gesien het nie. Dit het alles baie vinnig gebeur. Met 'n vasberade beweging het Sophie die mengsel op haar vriend se toe-ooglede gevryf. Vir 'n oomblik het niks gebeur nie. Toe skree Barend. Dit was 'n klank wat die lig in die klaskamer verskeur het, 'n skerp pynkreet wat almal laat vries het. Die onderwyser Deborah het na die paar gehardloop en het reeds Barend gesien met sy hande oor sy oë, skreeu van pyn. Wat het gebeur? Wat het jy gedoen? Het sy geskree en Barend se hande getrek om die skade te kontroleer. Sophie, bleek en bewerig, het die seep vasgehou as bewys van haar misdaad. Ek wou net help. Ek wou net hê hy moes kon sien. Paniek het ingetree. Ander kinders het begin huil. Die skoolhoof het by die deur verskyn, gewaarsku deur die gille. Iemand het gehardloop om die skoolverpleegster te gaan haal. Roep 'n ambulans, het die skoolhoof beveel toe sy Barend van pyn sien kronkel. En iemand bel sy ouers, nou. Sophie het onbeweeglik gebly in skok en die chaos wat sy geskep het, dopgehou. Die koors het nou haar brein verteer en alles ver en onwerklik gemaak. Maar haar oortuiging het onwrikbaar gebly, sy het die regte ding gedoen. Dit moes werk. Dit moes werklik wees. Op die skool se parkeerterrein was Reino op die punt om in sy motor te klim toe hy die rumoer hoor. Iets in sy vaderlike instink het 'n alarm laat afgaan en sonder om 2 keer te dink, het hy teruggehardloop na die skoolhekke. Wat gaan aan, het hy die eerste werknemer wat hy teëgekom het, gevra. 'n Ongeluk in die graad 2 klaskamer, 'n seun, ek dink dis die seun, meneer Alberts. Reino het nie vir meer besonderhede gewag nie. Hy het soos 'n besetene deur die gange gehardloop, net om die klaskamer in algehele chaos te vind en Barend wat deur die verpleegster versorg word, steeds skreeu van pyn. Barend. My God, wat het gebeur? Hierdie meisie, het die onderwyser na Sophie gewys, wat nou elke sekonde kleiner gelyk het iets in sy oë gevryf. Seep, dink ek. Ons probeer dit skoonmaak, maar hy laat niemand daaraan raak nie. Reino het langs sy seun gekniel en probeer om hom te kalmeer. Seun, dis ek, pappa. Laat ons help. Ons moet jou oë was. Barend het bly skree, maar het aan sy pa vasgeklou asof hy sy enigste anker in 'n see van pyn was. Dit brand. Dit brand baie. Ek weet, seun. Ons sal dit laat ophou. Vertrou my. Met oneindige versigtigheid het Reino daarin geslaag om die verpleegster Barend se oë met fisiologiese soutoplossing te laat was. Stelselmatig het die gille afgeneem tot krene en toe tot hakkelende snikke. Dit was toe hy Sophie opmerk. Sy het teen die muur gestaan, haar klein en brose liggaam het nog kleiner gelyk. Haar oë was egter met 'n sterende intensiteit op Barend gefokus. Hoekom sou jy dit doen, het Reino gevra, sy stem verdeel tussen woede en ongeloof. Hy het jou vertrou. Ek het beloof ek sou hom genees, het Sophie geantwoord, haar stem was swak maar vasberade. Genees hom. Deur seep in sy oë te vryf.
Jy kon hom permanent blind gemaak het as dit moontlik was. Reino het homself onderbreek en die absurditeit van die situasie besef. Hoe kon iemand 'n persoon blind maak wat reeds sonder sy gebore is? Dit is nie sommer enige seep nie, het Sophie aangedring en die klein seep as bewys opgelig. Dit is spesiaal. Van my ma se hotel, 'n plek vir ryk mense, waar alles moontlik is. Daar was iets so suiwer in haar oortuiging, so desperaat onskuldig, dat Reino se woede begin verdwyn het. Dit was net 'n siek kind, wat aan magiese oortuigings vasgeklou het, so baie kinders doen. Behalwe dat vir Sophie, magie nie net 'n troos was nie, dit was 'n desperate noodsaaklikheid in 'n wêreld wat haar so min tyd gebied het. Sophie, niks is so eenvoudig nie, het Reino begin, maar is onderbreek deur 'n klank wat sy bloed laat stol het. Pa, ek sien iets. Almal in die kamer het verstom gestaan. Barend het nou sy hande laat sak, sy oë het vinnig geknip, asof hy probeer om aan te pas. Wat, het Reino gevra, sy stem was byna onhoorbaar. Skaduwees. Ek sien skaduwees. En ligte. Daar is iets helders daar, het Barend na die venster gewys, waar die oggendson in intense strale ingekom het. Die onderwyseres Deborah het haar hand na haar mond gebring. Die skoolhoof, wat pas die kamer binne gekom het skielik gestop. Die skoolverpleegster het die kompres wat sy vasgehou het, laat val. Dit is onmoontlik, het die verpleegster gemompel. Hy het aangebore optiese senuwee-atrofie. Dit is onomkeerbaar. Maar Barend het bly knip, sy oë het van die een kant na die ander beweeg en probeer fokus. Daar is vorms, dit word duideliker. Reino, 'n dokter van opleiding voordat hy die familiebesigheid oorgeneem het geweet dat dit alle mediese logika getrotseer het. Deel van hom wou sy seun se verklaringe toeskryf aan suggestie, aan verbeelding, aan die desperate begeerte om te sien. Maar 'n ander deel, miskien die deel wat nog in moontlikhede buite die wetenskap geglo het die ondenkbare begin oorweeg. Barend, het hy saggies geroep en hom direk voor sy seun geposisioneer, hoeveel vingers wys ek? Barend het sy voorkop gefrons en intens gekonsentreer. Na 'n oomblik van huiwering het hy geantwoord, 3. Reino het 3 vingers opgelig. Die kamer het kollektief sy asem ingehou. En nou het hy gevra en die konfigurasie verander. 2. Weer korrek. My God, het die skoolhoof gefluister. Dit is 'n wonderwerk. Sophie het geglimlag, 'n uitgeputte maar triomfantelike glimlag. Ek het gesê ek sou hom genees. Dit was toe Sophie se klein liggaam uiteindelik ingegee het. Sonder waarskuwing, sonder drama, het sy eenvoudig op die klaskamervloer ineengestort, soos 'n marionet wie se snare afgesny is. Sophie, het Barend geskree, sy eerste impuls was om na sy vriendin se stem te hardloop, ten spyte van die steeds dowwe en onvolledige sig. Reino was vinniger. In 2 tree was hy langs die meisie en het haar lewenstekens nagegaan met die presisie van iemand wat, ten spyte van jare wat aan besigheid gewy is, nooit sy mediese opleiding vergeet het nie. Sy asem, maar haar polsslag is baie swak. En sy brand van koors, het hy die verpleegster ingelig, wat nou haar aandag tussen 2 pasiënte in krisis verdeel het. Ons het 'n ambulans nodig. Nou. Dit was toe Reino iets opmerk wat hom laat aarsel het. Tussen Sophie se slapvingers was nog steeds die klein seep van die hotel. Dieselfde seep wat, gemeng met die meisie se speeksel, pas gedoen het wat hele mediese spanne as onmoontlik verklaar het. Terwyl sirenes in die verte begin klink het, wat die koms van die ambulans aangekondig het Reino 'n besluit geneem. Versigtig het hy die seep uit Sophie se hand geneem en dit in sy sak gesit. Daar was iets in daardie hele situasie wat logika getrotseer het, en hy sou bewyse nodig hê vir wat ook al sou volg. Vind alles uit oor hierdie meisie, het hy vir sy assistent gemompel, wat pas aangekom het, aangetrokke deur die rumoer. Mediese geskiedenis, behandelings, dokters, alles. En ek wil die beste oftalmologiese spesialiste in die land by die hospitaal hê wanneer ons daar aankom. Ja, meneer. Toe die draagbare na die kamer gebring is, het Reino daarop aangedring dat Sophie en Barend saam in dieselfde voertuig vervoer moes word. Nie uit gerief nie, maar uit intuïsie. Iets het vir hom gesê dat die verbinding tussen die 2 kinders dieper was as wat enige iemand kon dink. Op die oomblik toe die paramedici die draagbare opgelig het die deur van die kamer met geweld oopgegaan. Carla, deur die bestuurder oor die oproer by die skool gewaarsku, het soos 'n storm ingebars. Wat het met my seun gebeur? Wie het dit gedoen? Haar oor het die bewustelose Sophie gevind.
Dit was sy nie waar nie. Hierdie meisie het my seun aangeval. Carla, dis nie die tyd nie, het Reino probeer om haar te kalmeer. Barend sien. Sien, verstaan jy? Dis 'n wonderwerk. Waaroor praat jy? Dit is onmoontlik. Asof om haar ma se ongeloof te weerlê, het Barend na haar stem gedraai. Mamma, is dit jy? Jy het geel hare soos die son. Carla het verstom gestaan, haar bene het gedreig om te swaai. Wat het hy gesê? Hy beskryf jou, het Reino bevestig, sy stem was gebreek. Hy kan sien, Carla, vir die eerste keer in sy lewe. Terwyl die paramedici uiteindelik die kinders uit die kamer verwyder het en hulle na die wagende ambulans geneem het, het Reino Carla se arm vasgehou en haar gedwing om hom aan te kyk. Daardie meisie wat jy so minag, het pas vir ons seun gegee wat miljarde rande en die beste dokters in die wêreld nie kon nie. So nou gaan jy in hierdie motor klim en ons gaan hospitaal toe. En as ek 'n enkele woord teen haar hoor, sweer ek by God dat ek jou nooit sal vergewe nie. Die ultimatum saggies uitgespreek, maar gelaai met intensiteit, het Carla laat terugtrek. Sonder nog 'n woord het albei na die motor gestap, gereed om die ambulans te vergesel. Terwyl die voertuig deur die Kaapstadse strate versnel het, sirenes het die dringendheid daarvan aangekondig, was 2 kinders uit heeltemal verskillende wêrelde daarin verenig deur iets wat die wetenskap nog sou probeer verduidelik, en wat ander eenvoudig 'n wonderwerk sou noem. Barend met sy nuut ontwaakte oë wat teen die daglig geknip het sy hand stewig in Sophie se gehou, wat bewusteloos gelê het. Sy lippe het in 'n stil dankbetuiging beweeg, terwyl die sekerheid in hom gegroei het dat dit nou sy beurt was om sy deel van die belofte na te kom. Ek sal jou ook genees, Sophie, het hy so saggies gefluister dat selfs die paramedici dit nie kon hoor nie. 'n Belofte. Die Groote Sier Privaat Hospitaal, Kaapstad se grootste private mediese sentrum, het nog nooit so 'n opskudding gesien nie. Die nuus dat die erfgenaam van die Alberts Mouton familie wonderbaarlik sy sig herwin het soos 'n veldbrand deur die gange versprei en reaksies ontlok wat gewissel het van absolute skeptisisme tot godsdienstige hoop. Luisa het uitasem by die ongevalle afdeling aangekom, haar kamermeisie uniform nog aan haar lyf. Die boodskap het die hotel bereik in die vorm van 'n kort telefoonoproep. Haar dogter het by die skool flou geval en was in die Groote Sier Privaat Hospitaal. Hulle het haar geen verdere besonderhede gegee nie, net die adres van 'n hospitaal wat sy nooit sou kon bekostig nie. My dogter, Sophie Ferreira, het sy aan die ontvangsdame verduidelik, haar hart het vinnig geklop. Hulle het haar van Laerskool Tafelberg gebring. Die ontvangsdame het inligting op die rekenaar ingetik en toe haar oë opgelig met 'n ander uitdrukking, iets tussen respek en nuuskierigheid. Ag ja, die meisie van die spesiale geval. 7de verdieping gespesialiseerde pediatriese afdeling. 7de verdieping. Maar sy is altyd op die 2de by pediatriese onkologie. Dr. Meiburg se bevele. En meneer Albertsen. Luisa het die grond onder haar voete voel pad gee. Hoekom sou Barend se pa bevele gee oor haar dogter se behandeling? Wat het by daardie skool gebeur? Toe die huisbakdeure op die 7de verdieping oopgaan, het Luisa haarself in 'n wêreld bevind wat nie tot die werklikheid van gewone mense behoort het nie. Die private vleuel van die Groote Sier was gereserveer vir pasiënte, politici, bekendes en, natuurlik, biljoenêrs soos die Alberts Mouton. Die vloer was van Italiaanse marmer, daar was kunswerke aan die mure en die verpleegsters het uniforms gedra wat lyk asof dit uit 'n modevertoning kom in mevrou Ferreira. 'n Middeljarige dokter, grys hare en 'n streng, maar vriendelike uitdrukking, het nader gekom. Ek is Helena Meiburg, hoof van die span wat na u dogter omsien. Hoe gaan dit met haar? Wat het gebeur? Die dokter het gehuiwer en haar woorde versigtig gekies. Sophie het ineengestort as gevolg van hoë koors en die progressie van haar siekte. Op die oomblik kon ons haar stabiliseer, maar Luisa het die bekende vrees in haar keel voel opkom. Ons moet oor 'n paar ongewone voorvalle praat. Miskien is dit beter as ons gaan sit. Voordat hulle kon beweeg, het 'n manlike stem in die gang geklink. Dr. Meiburg. Die resultate van die tomografie het aangekom. En die spesialiste van Pretoria het pas geland. Luisa het Reino Alberts herken, hoewel hy byna onherkenbaar was, sy das los, sy baadjie af, sy hare deurmekaar asof hy herhaaldelik sy hande daardeur gehaal het. Luisa, het hy gesê toe hy haar opmerk. Dis goed dat u gekom het. Kom, ons moet praat.
Wat gaan aan, het Luisa geëis, haar vrees het in verontwaardiging verander. Hoekom is my dogter in hierdie hospitaal? Hoekom is sy hierby betrokke? Waar is Sophie? Reino het sy hande in 'n gebaar van vrede opgelig. Sophie word baie goed versorg, ek beloof. Trouwens, sy is in dieselfde kamer as Barend. Ons dink dit is beter om hulle vereers saam te hou. Saam? Hoekom? Reino en die dokter het mekaar aangekyk. Dis ingewikkeld, het Meiberge geantwoord. En wetenskaplik onmoontlik, maar wel, miskien is dit beter dat u met u eie oë sien. Hulle het Luisa deur 'n gang gelei na 'n private suite aan die einde van die vleuel. 2 sekuriteitswagte het by die deur gestaan en 'n verpleegster het voortdurend die lewenstekens wat op 'n skerm buite die kamer vertoon is, gemonitor. Toe hulle ingaan, het Luisa se bene geswaai. Sophie was in 'n moderne hospitaalbed gekoppel aan gevorderde monitors en met 'n binneaardse lyn wat medikasie toegedien het. Maar wat Luisa se asem weggeneem het, was die teenwoordigheid van Barend, wat op 'n stoel langs die bed gesit het en Sophie se hand styf vasgehou het. En nog verbasender, sy oë, voorheen leeg en ongefokus, het nou beweeg en Sophie se gesig met intense konsentrasie dopgehou. Kan hy sien, het Luisa ongelowig gefluister. Reino het stadig geknik. Ja. Nie perfek nie, nie heeltemal nie, maar ja. Hy sien vir die eerste keer in sy lewe. Hoe? Dit was Sophie, het Barend geantwoord, sonder om sy oë van sy bewustelose vriendin af te wend. Sy het haar belofte nagekom. Sy het my genees. Luisa het na die dokter gekyk en 'n rasionele verduideliking verwag. Ons probeer nog verstaan, het Meiberge erken. Blykbaar het Sophie 'n mengsel van seep en speeksel in Barend se oë gesmeer tydens die kunslus. Na 'n aanvanklike reaksie van intense pyn, het hy begin rapporteer dat hy skaduwees kon sien, daarna vorms, en nou vorder hy na die herkenning van kleure en buitelyne. Dit is wetenskaplik onmoontlik, het Luisa gestamel. Heeltemal onmoontlik, het die dokter saamgestem. Barend se toestand is aangebore optiese senuwee-atrofie. Die senuwees het nooit korrek ontwikkel nie. Daar is geen bekende genesing, geen operasie, geen terapie wat dit kan omkeer nie. En tog, sy het na die seun gewys, wat nou met fascinasie na 'n monitor gekyk het. Ons het voorlopige toetse gedoen, het Reino voortgegaan. Tomografie, resonansies. Barend se optiese senuwees is besig om te ontwaak. Asof iets slapende selle aktiveer wat nooit moes kon funksioneer nie. Dit is iets wat alles wat moderne medisyne ken, trotseer. Luisa het swaar op die rand van Sophie se bed gaan sit en haar dogter se vrye hand gestreel. En Sophie? Wat gebeur nou met haar? 'n ongemaklike stilte het die kamer gevul. Dit was Meiberge wat uiteindelik geantwoord het, "Mevrou Ferreira, ek vrees dat Sophie se toestand aansienlik vererger het. Die kanker vorder vinniger as wat ons voorspel het. Die kankerselle toon die afgelope paar ure uiters aggressiewe gedrag." Ure? Hoe kan hulle dit in slegs 'n paar uur weet? Ons het 'n reeks toetse gedoen sedert sy aangekom het die dokter verduidelik. Ons het dit vergelyk met haar vorige toetse van Tygerberg Hospitaal. Die verskil is merkwaardig. Wat beteken dit? Luisa se stem was net 'n fluistering. Dit beteken dat ons realisties moet wees oor die verwagtinge, het die dokter met die geoefende vriendelikheid van die wat gewoond is om slegte nuus te gee, geantwoord. Die tyd mag meer beperk wees as wat ons gedink het. Luisa het haar oë toegemaak, die wêreld het om haar gedraai. Dit was asof 'n afgrond onder haar voete oopgegaan het. Na maande van stryd, van hoop vir Sophie, het sy nou die onvermydelike in die gesig gestaar. Hoe lank, het sy gevra, haar stem was byna onhoorbaar. Weke, dalk. Dae in die ergste geval. Reino, wat die toneel met 'n swaar hart dopgehou het, het ingegryp, maar daar is iets anders aan die gang hier, iets wat ons nog nie heeltemal verstaan nie. Daar is 'n verbinding tussen Sophie en Barend wat verder gaan as die verklaarbare. Barend het energiek geknik. As ek haar hand vashou, kan ek beter sien. En kyk, haar ma, kyk na die monitor. Luisa het Barend se blik na die monitor gevolg wat Sophie se lewenstekens vertoon het. Naarmate die seun haar hand stewiger vasgehou het, het Sophie se hartklop gelyk asof dit stabiliseer, haar oksigenasie het effens verbeter. Ons het dit die afgelope paar uur waargeneem, het Meiberge verduidelik. Wanneer Barend weg is, verswak Sophie se lewenstekens vinniger.
Wanneer hy naby is, veral in fisiese kontak, lyk sy positief te reageer. En daar is meer, het Reino bygevoeg. Wanneer hulle geskei is, begin Barend se sig verswak. Ons het dit kortliks getoets, ons het hom gevra om na 'n ander kamer te gaan vir 'n ondersoek. Binne minute het hy gerapporteer dat die beelde weer vaag geword het. Maar dit maak nie sin nie, het Luisa geprotesteer. Wetenskaplik, nee, het die dokter saamgestem. Maar ons staan voor iets wat die wetenskap soos ons dit ken, trotseer. Daar is 'n soort simbiose wat tussen hulle plaasvind. Reino het nader gekom en regoor Luisa gaan sit. Dis hoekom ek voorgestel het om hulle saam te hou. Nie net in dieselfde hospitaal nie, maar in dieselfde kamer. Ons wil hierdie verbinding monitor, dit bestudeer. En eerlikwaar, dit lyk of dit albei bevoordeel. Wat het dit met u te doen, het Luisa skielik agterdogtig gevra. Hoekom stel u so belang in my dogter? Reino het diep gesug. Behalwe vir die feit dat sy my seun iets gegee het wat ek nooit kon nie, ten spyte van al my hulpbronne. Ek glo ons het hier 'n morele verpligting. Sophie het iets onverklaarbaar en wonderbaarliks vir Barend gedoen. Die minste wat ek kan doen, is om te verseker dat sy die beste moontlike sorg kry in die tyd wat sy oor het. Luisa het die trane wat sy bedwing het, uiteindelik laat oorloop. Ek kan nie vir hierdie hospitaal betaal nie. Ek kan nie vir spesialiste betaal nie. Ek vra u nie om te betaal nie, het Reino geantwoord, met 'n sagmoedigheid wat selfs homself verras het. Ek bied dit aan. Alles. Enige behandeling, enige spesialis, enige eksperimentele terapie wat Sophie kan help. Hoekom? Omdat sy my seun gered het. En omdat Reino het gehuiwer toe besluit om heeltemal eerlik te wees. Omdat daar iets aan die gang is hier wat ons begrip oortref. Iets wat nie net vir Barend en Sophie belangrik kan wees nie, maar vir medisyne as 'n geheel. Die gesprek is onderbreek deur 'n beweging in die bed. Sophie het stadig haar oë oopgemaak. "Ma," het sy met 'n swak stem geroep. "Ek is hier, my liefie," het Luisa vinnig nader gekom en haar dogter se gesig gestreel. Sophie het geglimlag toe haar gesig na Barend gedraai. "Het dit gewerk? Kan jy my sien?" Barend het entoesiasties geknik, trane het oor sy gesig gerol. "Ek kan. Nie alles perfek nog nie, maar ek sien jou, Sophie. Jy het bruin oë en kort swart hare en jou gesig is klein en mooi, presies soos ek met my vingers gevoel het." Sophie se glimlag het wyer geword en haar bleek gesig verlig. "Ek het geweet. Ek het geweet dit sou werk." "Hoe het jy geweet?" het Reino gevra, onvermoënd om die wetenskaplike nuuskierigheid wat hom nooit heeltemal verlaat het nie, te bedwing. Sophie het haar skouers opgetrek, asof die antwoord vanselfsprekend was. "Die seep is magies. Dit kom van waar die ryk mense bly, waar alles moontlik is. En ek het baie, baie geglo." Die eenvoud van die antwoord het die volwassenes mekaar laat aankyk. Vir Sophie was daar geen teenstrydigheid of misterie nie, net die suiwer sekerheid van kinderlike geloof. "Sophie," het Meiburger geroep en met 'n klein flessie nader gekom, "ons moet 'n bietjie van jou speeksel vir 'n paar toetse versamel, goed?" Sophie het geknik, so behulpsaam soos altyd. Na die versameling het die dokter vertrek om die monster na die laboratorium te stuur, en Reino, Luisa en die kinders alleen gelaat. "Wat gebeur nou?" het Luisa gevra, terwyl sy nog probeer het om die vloed van inligting en emosies te verwerk. "Nou," het Reino met 'n vasberadenheid geantwoord wat geen ruimte vir twyfel gelaat het nie, "gaan ons die beste wetenskaplikes en dokters bymekaar maak wat geld kan koop. Ons gaan uitvind wat tussen Sophie en Barend gebeur. En ons gaan probeer om daardie kennis te gebruik om u dogter te help. Selfs al kos dit 'n fortuin. Selfs al kos dit my hele fortuin," het Reino bevestig met 'n intensiteit wat selfs homself verras het. Wat Reino nie genoem het nie, was die oproep wat hy 'n paar minute tevore van Carla ontvang het. Sy vrou was woedend en het hom daarvan beskuldig dat hy sy verstand verloor het deur daardie gevaarlike meisie na die beste hospitaal in die land te bring en voor te stel om eksperimentele behandelings vir haar te finansier. "Jy waag ons fortuin, ons reputasie, ons maatskappy. Alles as gevolg van 'n vreemde toeval en 'n meisie wat ons seun aangeval het," het Carla oor die telefoon geskree. "Sy het ons seun sy sig teruggegee," het Reino kalm geantwoord. "Ek sal haar red, kos wat dit wil. Jy kan nie ernstig wees nie. Daardie ou dinosaurus van jou skoonpa sal jou van die voorsitterskap onthef as hy weet dat jy die maatskappy se geld in eksperimentele behandelings vir 'n kamermeisie se dogter gooi.
Dis nie maatskappygeld nie. Dis my persoonlike geld. Dis dieselfde ding en jy weet dit. Ons beleggers sal weghardloop as hulle weet dat jy besluite neem gebaseer op goedkoop sentimentaliteit. Laat hulle dan weghardloop, het Reino geantwoord voordat hy die telefoon neergesit het. Nou, terwyl hy Sophie en Barend saam dopgehou het, sy wat geduldig die klere van die kamer vir hom verduidelik het, terwyl hy elke woord met absolute fascinasie geabsorbeer het Reino geweet dat hy die regte besluit geneem het. Wat ook al die prys, dit was die moeite werd. Der Meiberge het 'n uur later teruggekeer, vergesel van 'n middeljarige man met 'n onberispelike wit jas en 'n ernstige uitdrukking. Dit is Dr. Paulus Mouton, spesialis in cellulêre biochemie van die Universiteit van Pretoria. Ons het voorlopige resultate, het die spesialis sonder omhaal aangekondig. Ons het iets in Sophie se speeksel gevind wat ons nog nooit van tevore gesien het nie, en sien wat heeltemal onbekend is vir die huidige wetenskap. Hoe so, het Luisa gevra. Menslike speeksel bevat natuurlik verskeie ensieme en proteïene, het Der Mouton verduidelik. Maar Sophie se bevat 'n proteïen wat nie gekatalogiseer is nie, iets wat direk op genetiese uitdrukking lyk te werk. In eenvoudige terme, dit lyk of dit in staat is om gene wat gedeaktiveer was, aan te skakel. Is dit wat met Barend se optiese senuwees gebeur, het Reino gevra. Blykbaar wel. Hierdie ensiem, op een of ander manier, heraktiveer neurale selle wat nooit moes kon funksioneer nie. Dit is asof dit daarna herprogrammeer. Is dit moontlik? Luisa het verward gelyk. Teoreties, nee. Prakties, dit gebeur voor ons oë, het die dokter geantwoord. Maar daar is 'n probleem. Watter een, het Reino en Luisa gelyktydig gevra. Die ensiem is besig om af te breek. In die monsters wat ons versamel het, verloor dit elke uur effektiwiteit. En in Barend se bloedtoetse sien ons dat die ensiemvlakke in sy stelsel ook daal. Wat beteken dit, het Reino gevra. Dit beteken dat die effek tydelik kan wees, het die dokter verduidelik. Tensy ons 'n manier vind om die ensiem te stabiliseer of te reproduseer, sal Barend se sig waarskynlik die volgende paar dae weer verswak. Die nuus het soos 'n bom in die kamer geval. Barend, wat in sy ontdekking van die visuele wêreld verdiep was, het sy aandag op die gesprek gerig. Gaan ek weer blind word, het hy gevra, sy gesig het van angs verdraai. Ons weet nie seker nie, het Der Meiberge geantwoord en probeer om die impak te versag. Ons begin net verstaan wat gebeur. En wat van Sophie, het Luisa gevra, haar hart was swaar. Het hierdie ensiem iets te doen met die progressie van haar kanker? Die dokters het gespanne na mekaar gekyk. Dit was Der Mouton wat geantwoord het, dit is ons huidige hipotese, ja. Sophie se liggaam lyk of dit hierdie ensiem produseer as deel van haar reaksie op die kanker. Dit is byna asof haar immuunstelsel 'n kernwapen ontwikkel het om die kankerselle te beveg. Iets revolusionêr, uniek. Maar dit werk nie vir haar nie, het Luisa afgesluit, haar stem het gebreek. Nie soos dit behoort nie, het die dokter bevestig. Trouwens, dit lyk of dit sekere metabooliese prosesse versnel, wat sou verduidelik hoekom die siekte die afgelope paar uur so vinnig gevorder het. 'n Swaar stilte het oor die kamer geval. Dit was Sophie wat dit verbreek het, haar stem was verbasend sterk vir iemand so broos. Maar dit werk verbarend. My magiese seep het vir hom gewerk. Ja, my skat, het Der Meiberge vriendelik bevestig. Dit het verbarend gewerk. Dan was dit die moeite werd, het Sophie met die suiwer eenvoud van kinders verklaar. Ek het beloof ek sou hom genees en ek het dit gedoen. Luisa kon die trane nie bedwing nie voor die onbewuste edelheid van haar dogter. Sophie was besig om te sterf, maar haar enigste gedagte was die vreugde om haar vriend te help. Dit was toe Barend, wat vir 'n paar oomblikke stil was, 'n verklaring gemaak het wat alles sou verander. Nou is dit my beurt om my belofte na te kom. Ek het gesê ek sou jou ook genees, Sophie. En ek sal. Die volwassenes het na die seun gekyk met 'n mengsel van teerheid en hartseer oor die onmoontlike belofte wat nagekom moes word. Maar Barend het voortgegaan met 'n verrassende vasberadenheid. Die dokters het gesê daar is 'n verbinding tussen ons, is dit nie? Dat wanneer ons saam is, jy 'n bietjie beter word en ek beter sien. So ek sal by jou bly. Die hele tyd. Ek sal nie van jou sy wyk totdat jy gesond is nie. Reino het sy mond oopgemaak om vir sy seun te verduidelik dat dit nie so eenvoudig was nie, dat Sophie se siekte veel ernstiger en komplekser was as wat hy kon verstaan. Maar iets het hom gestop.
'n gedagte het in sy gedagtes begin vorm, nie heeltemal wetenskaplik nie, miskien meer intuïtief. Wat as hy reg is, het hy gemompel, byna vir homself. Hoe so, het Meiberg gevra. Wat as die verbinding tussen hulle dieper is as wat ons besef? En wat as hulle op een of ander manier mekaar genees? Dit het geen wetenskaplike basis nie, het Mouton geprotesteer. Niks hiervan het 'n wetenskaplike basis nie, het Reino teruggekap. 'n 7-jarige meisie het my seun se aangebore blindheid met seep en speeksel genees. Ek dink ons het die punt verbygesteek waar ons streng by dit hou wat die wetenskap as moontlik beskou. Terwyl die volwassenes gedebatteer het, het Sophie en Barend hand aan hand gebly, asof hulle reeds iets geweet het wat die ander nog probeer verstaan het. Daar was 'n stille kommunikasie tussen hulle, 'n taal wat woorde oortref het. Mouton het Reino skielik geïnspireer geroep. Ek wil hê julle moet die vlakke van hierdie ensiem by albei monitor. En ek wil konstante monitering van Sophie se kliniese parameters hê terwyl sy in kontak met Barend is. Wat dink jy, het Luisa gevra en draaitjie hoop het in haar hart begin ontkiem. Ek dink dat miskien, net miskien, die wonderwerk nie hier eindig nie, het Reino geantwoord. Miskien begin ons net verstaan wat gebeur. Daardie nag, terwyl Kaapstad onder die maanlig geskitter het 2 kinders hand aan hand in 'n luukse hospitaal geslaap. Een het die gawe van sig ontvang. Die ander het vir elke minuut van haar lewe geveg. Intussen hulle het 'n geheimsinnige verbinding wat moderne wetenskap getrotseer het, sy geheime begin openbaar. In die gang het Reino Alberts 'n reeks telefoonoproepe voltooi aan spesialiste in genetika, immunologie, pediatriese onkologie van alle uithoeke van die wêreld. Sy vasberadenheid was onverbiddelik, sy missie duidelik, om 'n manier te vind om die meisie te red wat sy seun gered het. Intussen, aan die ander kant van die stad, het Karla Alberts Mouton haar pa, oupa Okkie, sy huis binne gegaan, gereed om 'n oorlog teen haar man te begin. Wat sy nie geweet het nie, was dat 'n skokkende openbaring die volgende paar dae die verloop van hierdie stryd en die verhaal van 2 families wat oënskynlik geen verbinding gehad het nie, vir altyd sou verander. Die 2 weke wat gevolg het die 7de verdieping van die Groote Suur privaat hospitaal omskep in iets wat soos 'n hoë sekuriteitsnavorsingsentrum gelyk het. Internasionaal bekende dokters het deur die gange gesirkuleer, videokonferensies het enige tyd van die dag of nag plaasgevind, en die mees gevorderde toerusting van moderne medisyne is in rekordtyd geïnstalleer. In die middel van al hierdie aktiwiteit was 2 7-jarige kinders, nou onafskeidbaar, asof hulle lewens verweef was deur onsigbare drade wat die wetenskap gesukkel het om te verstaan. Reino het feitelik na die hospitaal verhuis en 'n vergaderkamer in sy geïmproviseerde kantoor omskep. Hy het min ure per nag op 'n bank langs Barend se bed geslaap, wat nou minder as 'n meter van Sophie se geposisioneer was. Luisa het ook selde die hospitaal verlaat, nadat sy verlof van haar werk geneem het, 'n verlof wat Reino verseker het betaal sou word en geen bepaalde einddatum sou hê nie. Die ensiemvlakke stabiliseer, het Meiberg in een van die vele vergaderings van die multidissiplinêre mediese span wat Reino saamgestel het, aangekondig. Dit daal nie meer nie, wat verrassend is. Daar blyk 'n ewewig te wees wanneer hulle naby mekaar is. Barend se sig, het Reino gevra wat reeds genoeg mediese taal geleer het om die besprekings te volg. Stabiel op ongeveer 40% van normaal. Hy kan vorms, kleure, bekende gesigte onderskei. Die visuele skerpte is nog ver van ideaal, maar die verbetering in verhouding tot totale blindheid is wel, wonderbaarlik sou nie 'n oordrywing wees nie. En Sophie? Luisa se vraag het in die lug gehang, gelaai met hoop en vrees. Meiberg het gehuiwer. Die tumormerkers neem nie meer eksponensieel toe soos voorheen nie. Daar was 'n verlangsaming van die progressie. Is dit goed, is dit nie, het Luisa aangedring. Dit is beter as wat ons verwag het die dokter versigtig reggestel. Maar ons staan nog steeds voor 'n baie ernstige situasie. Reino het sy gesig gevryf, sy baard van verskeie dae het hom 'n uitgeputte voorkoms gegee. Die beenmergbiopsies wat ons gister gedoen het. Nog onbeslis, het Mouton geantwoord, wat nou die navorsingsspan gelei het. Maar daar is iets fascinerends wat op cellulêre vlak gebeur. Dit lyk of daar 'n kommunikasie tussen die immuunstelsels van die 2 kinders is wanneer hulle fisies naby mekaar is. Asof hulle versoenbaar is, het Reino gevra. Meer as versoenbaar, het die dokter reggestel. Dit is byna asof hulle aanvullend is. So stukke van 'n legkaart wat perfek in mekaar pas.
Luisa, wat die afgelope weke mediese terme en wetenskaplike konsepte geabsorbeer het wat voorheen vir haar onverstaanbaar sou wees, het haar voorkop gefrons. Is dit moontlik dat twee mense immuunstelsels het wat so in sinkronisasie werk? Teoreties nee, het Dermouton erken. Tensy wat, het Reino aangedring. Tensy daar 'n beduidende mate van genetiese verwantskap was. Die stilte wat gevolg het, was dig soos mis. Reino en Luisa het verward na mekaar gekyk. Dit is onmoontlik, het Luisa kategories beweer. Sophie het geen familie behalwe my nie. My ouers is jare gelede oorlede, ek het geen broers en susters nie. En haar pa, het Reino fyn gevra. Luisa het haar blik weggewend. Hy is nie in die prentjie nie. Nooit was nie. Reino het geknik en die duidelik gestelde grens gerespekteer. In elk geval, dit is net een hipotese onder vele, nie waar nie, dokter? Ja, het Dermouton bevestig. Ons ondersoek alle moontlikhede. Die vergadering het voortgegaan met tegniese besprekings oor eksperimentele protokolle, nuwe medikasie, gevorderde genetiese toetse. Toe dit uiteindelik geëindig het Reino vir Luisa na die kamer vergesel waar die kinders onder die sorg van 'n gespesialiseerde verpleegster was. Hoe gaan dit met die klein wonderwerke, het Reino gevra en probeer om 'n ligte toon te handhaaf ten spyte van die moegheid. Die verpleegster het geglimlag. Barend leer lees. Sophie leer hom. Lees. Luisa het die kamer binne gegaan, verbaas. Sophie, leer jy Barend lees? Sophie, wat op die bed gesit het met verskeie kleurvolle kaarte rondom haar, het trots geknik. Hy ken reeds byna al die letters. En hy kan klein woordjies lees. Barend, met spesiale brille wat haastig ontwikkel is om sy gedeeltelike sig te help, het 'n kaart met absolute konsentrasie vasgehou. Huis. Dis reg, het Sophie geapplauseer, haar gesig het opgehelder met 'n glimlag wat haar verswakte toestand vir 'n oomblik 'n illusie laat lyk het. Reino het die toneel met 'n swaar hart opgehou. Die afgelope weke het Sophie gewissel tussen periodes van verrassende energie en kommerwekkende ineenstortings. Die dokters teoretiseer dat die nabyheid aan Barend op een of ander manier haar stelsel herlaai het en haar tydelike remissieperiodes gegee het. Wat Barend betref, was die transformasie ewe opmerklik. Van 'n geïsoleerde en afhanklike kind het hy elke dag geblom en die visuele wêreld met 'n onversadigbare vraatse geabsorbeer. En, nog verbasender, het hy 'n absolute toewyding aan Sophie getoon en geweier om haar selfs vir minute te verlaat, asof hy instinktief geweet het dat sy teenwoordigheid vir haar noodsaaklik was. Papa, kyk, het Barend geroep en 'n tekening opgelig. Sophie het my geleer om 'n boom te teken. Reino het nader gekom en die eenvoudige maar herkenbare tekening bewonder. Dis wonderlik, seun. Sophie sê as sy gesond word, gaan ons 'n regte boom in die tuin plant. Reino se blik het die van Luisa ontmoet, albei het gesukkel om hulself te beheer. Barend se oortuiging dat Sophie sou herstel, was net so absoluut soos haar vasberadenheid dat sy sig sou aanhou verbeter. Dis 'n pragtige idee, het Reino geantwoord, sy stem was gebreek. Op daardie oomblik het 'n opskudding in die gang almal se aandag getrek. Veranderde stemme het nader gekom, en Reino het onmiddellik een van hulle herken, Carla. Jy kan my nie keer om my seun te sien nie. Carla se stem het weergalm, gevolg deur die ferm antwoord van 'n sekuriteitswag. Mevrou Alberts, ons benodig Dermeyburg se toestemming vir enige ongeskeduleerde besoek. Toestemming? Hy is my seun. Reino het gesig en homself voorberei vir die konfrontasie. Bly by die kinders, het hy vir Luisa gevra. Ek sal dit hanteer. In die gang was Carla op die rand van 'n senuwee-ineenstorting en het 2 sekuriteitswagte en 'n hoofverpleegster met die hooghartigheid van iemand wat gewoond is om sonder vraag gehoorsaam te word, gekonfronteer. Reino, het sy uitgeroep toe sy hom sien. Sê vir hierdie idioote wie ek is. Hulle weet presies wie jy is, Carla, het Reino kalm geantwoord. En hulle weet ook dat ons streng protokolle ingestel het om die kinders teen moontlike besoedeling of stres te beskerm. Stres? Ek is sy ma. Ma wat haar seun nie een keer besoek het in die 2 weke dat hy gehospitaliseer is nie, het Reino koud opgemerk. Ma wat meer tyd met prokureurs deurgebring het as om te probeer verstaan wat se wonderwerk met ons seun gebeur het. Carla het teruggetrek asof sy 'n klap gekry het. Dit is nie regverdig nie. Ek was besig om te verseker dat jy nie ons eiendom vernietig met hierdie obsessie nie.
Reino het die woede in hom voel groei, maar het dit beheer. Kom ons gaan voort met hierdie gesprek privaat, het hy gesê en haar na die leë vergaderkamer gelei. Sodra hulle alleen was, het Carla die masker van verontwaardiging laat val en onthul wat haar werklik gepla het. Jou pa wil jou van die voorsitterskap verwyder, Reino. Die raad vergader môre. Hulle beweer dat jy emosioneel gekompromiteer is, irrasionele besluite neem, maatskappyhulpbronne misbruik. Ek gebruik nie 'n sent van die maatskappy nie. Ek finansier dit alles met my persoonlike bates, wat hoofsaaklik uit maatskappy-aandele bestaan. Aandele wat val omdat die mark dink jy het mal geword. Reino het sy kop geskud, ongelowig. Ons seun was van geboorte af blind, Carla. Nou kan hy sien. Beteken dit niks vir jou nie? Natuurlik beteken dit. Maar daar is spesialiste in Newark, in Londen, wat hom kon versorg sonder al hierdie skouspel. Sonder om die familie se naam te koppel aan 'n meisie van die heuwel wat sal Carla? Sterf? Is dit wat jy wou sê? Carla het haar blik weggewend, onvermoënd om die frase te voltooi. Ten spyte van al haar berekende koue, was daar grense wat selfs sy erken het. Kyk, het sy voortgegaan en van taktiek verander, ek wil net my seun sien. Is dit te veel gevra? Reino het die voormalige model bestudeer wat hy eendag gedink het hy liefhet. Carla was 'n produk van die omgewing waarin sy groot geword het, ryk, bevoorreg, opgelei om die wêreld te sien as 'n konstante kompetisie waar gevoelens swakhede was wat weggesteek moes word. Jy kan hom sien, het hy uiteindelik toegegee. Maar met 'n paar voorwaardes. Eerstens, geen negatiewe kommentaar oor Sophie of haar ma nie. Tweedens, as Barend wil hê jy moet gaan jy sonder bespreking. En derdens, jy onderwerp jou aan dieselfde sanitêre protokolle wat ons almal volg, klerewisseling, higiëne, masker indien nodig. Carla het gehuiwer, duidelik ongemaklik met die voorwaardes, maar het uiteindelik geknik. Goed. Na die proses van asepsis en klerewisseling vir 'n gesteriliseerde stel, is Carla uiteindelik na die kamer gelei. Haar uitdrukking toe sy Barend sien, was 'n mengsel van vreugde en skok, vreugde om hom te sien, skok om te sien hoe hy verander het. Mamma. Barend het sy gesig na die deur gedraai, sy oë het agter die spesiale brille geknip en probeer fokus. Ja, my skat, dis ek, het Carla versigtig nader gekom. Barend het geglimlag, maar het nie 'n poging aangewend om op te staan of Sophie se hand los te laat nie. Jy is baie mooi, mamma. Jou hare is helder geel, soos die son in die boeke. Carla het verstom gestaan, skielik gekonfronteer met die werklikheid van die wonderwerk. Haar seun kon haar sien. Regtig haar sien. Onverwagse trane het in haar oë opgekom. Jy kan my regtig sien, het sy gefluister, onvermoënd om die emosie weg te steek. Ja. Nog nie alles perfek nie, maar Sophie sê dit sal nog beter word. Kyk wat ons doen, het hy gesê en die leeskaarte gewys. Carla het na Sophie gekyk, regtig na haar gekyk vir die eerste keer. Die meisie was sigbaar siek, bleek, maar met donker kringe onder haar oë. Maar daar was iets in haar blik. 'n Krag, 'n vrede en wysheid bo haar jare. Hallo mevrou Barend se ma, het Sophie beleefd gegroet. Die seun leer baie vinnig. Hy is baie intelligent. Sophie het my alles gewys, het Barend entoesiasties voortgegaan. Klere, vorms, letters. Sy sê as ons hieruit kan kom, sal sy my die see wys, en die wolke, en die sterre in die nag. Iets in die eenvoud van kinderlike hoop het Carla se laaste verdedigingslinies afgebreek. Sonder waarskuwing het sy op die rand van die bed gaan sit en begin huil, nie delikate, beheerste trane nie, maar diep snikke wat gelyk het asof dit van 'n plek kom wat lank reeds in haar verseël was. Barend, verward, het sy hand uitgesteek om sy ma se gesig aan te raak. Mamma, hoekom huil jy? Is jy hartseer omdat ek kan sien? Nee, my seun, het Carla tussen snikke geantwoord. Ek huil omdat ek gelukkig is. En omdat ek dink ek was nie 'n goeie ma nie. Reino, wat van die deur af dopgehou het, kon skaars glo wat hy gesien het. In al die jare van hul huwelik het hy Carla nog nooit ware kwesbaarheid sien toon nie. Jy is 'n goeie ma, het Sophie met die direkte eerlikheid van kinders bevestig. Barend praat elke dag van jou. Hy sê jy sing vir hom as jy dink hy slaap, maar hy is altyd wakker, hy gee net voor om te slaap om meer te hoor. Carla het verbaas na Barend gekyk. Het jy geweet? Barend het skaam geglimlag.
Ek hou van jou stem, mamma. Dit is mooi. Op daardie oomblik het iets in Carla se gelaatstrekke verander. Asof 'n onsigbare harnas wat sy jare lank gedra het, uiteindelik begin kraak het. Kan ek 'n rukkie by julle bly?" het sy gevra. Haar stem was byna onherkenbaar in haar nederigheid. Natuurlik, het Sophie entoesiasties geantwoord. "Ons het lees geoefen. Mevrou kan ook help." Gedurende die volgende 2 uur het 'n subtiele transformasie in daardie hospitaalkamer plaasgevind. Carla, die koue en berekende sosiale vlinder, het op die vloer langs die bed gesit en die kinders met hul leeskaarte gehelp. Sy het gelag oor Sophie se onskuldige grappies, Barend se vordering toegejuig en af en toe diskrete trane afgevee wanneer sy gedink het niemand kyk nie. Reino het alles dopgehou met 'n mengsel van hoop en skeptisisme. Hy het Carla te goed geken om in onmiddellike bekering te glo. Maar hy kon ook nie ontken dat iets diepgaande gebeur het nie. Toe dit uiteindelik tyd was vir die kinders om te rus, het Carla teensinnig voorberei om te vertrek. "Kan ek môre terugkom?" het sy vir Barend gevra en sy kussing met 'n sorg wat sy nog nooit voorheen getoon het nie, reggemaak. "Ja. En bring 'n boek om vir ons te lees. Een met baie prente. Ek sal die beste geïllustreerde boek vind wat ek kan," het Carla beloof en haar seun op die voorkop gesoen. Toe, tot almal se verbasing, het sy na Sophie gedraai. "Dankie," het sy eenvoudig gesê. "Vir alles wat jy vir my seun gedoen het." Sophie het geglimlag, daardie glimlag wat gelyk het asof dit die hele kamer verlig. "Hy doen ook baie vir my. Ons is vriende." Toe Carla vertrek het, het Reino haar na die huisbak vergesel, albei stil, en het verwerk wat pas gebeur het. "Ek het nie geweet nie," het Carla uiteindelik gesê, haar stem was byna 'n fluistering. "Ek het nie geweet hoe werklik dit was nie. Werklik. Hulle vriendskap. Die wonderwerk." Carla het Reino aangekyk met oë wat nog rooi was van huil. "Ek het altyd gedink jy oordryf. Dat jy gemanipuleer word. Dat dit een of ander mediese toeval was wat jy in iets groter verander het, omdat jy so graag wou hê Barend moes kon sien." Reino het geknik en verstaan. "En nou verstaan ek hoekom jy dit alles doen." Carla het diep asem gehaal. "Ek gaan my pa bel. Ek gaan hom vra om die raadsvergadering te kanselleer. Ek gaan vir hom sê dat ons jou moet ondersteun." "Hoekom?" "Omdat jy reg was. En ek was verskriklik verkeerd." Daarmee het Carla in die huisbak geklim en Reino verward in die gang agtergelaat. Toe hy na die kamer terugkeer, het hy die kinders reeds aan die slaap gevind, uitgeput deur die emosie van die dag. Louisa het in 'n nabygeleë leunstoel gesit en hulle met 'n afwesige blik dopgehou. "Dankie," het sy gesê toe Reino ingekom het. "Vir die toelating van u vrou. Barend moes haar sien. En ek dink sy moes hom ook regtig sien, miskien vir die eerste keer." Louisa het geknik en verder as die gesproke woorde verstaan. Sy lyk of sy verander het. Carla is kompleks. Haar hele lewe is gevorm deur onmoontlike verwagtinge van skoonheid, gedrag, sosiale klas. Soms dink ek sy is nooit toegelaat om bloot mens te wees nie. "Ons almal het ons tronke," het Louisa gefilosofeer. "Sommige is van beton en staal, ander van verwagtinge en vooroordele." Reino het in die leunstoel langs haar gaan sit en die slapende kinders dopgehou. "Glo jy in wonderwerke, Louisa?" Die vraag het haar onverwags betrap. Na die afgelope paar weke. "Hoe kon ek nie glo nie? Ek praat verder as wat met Barend gebeur het. Glo jy dat Sophie kan?" "Heeltemal herstel," het Louisa voltooi, haar stem sag. "Ek wil glo. Maar ek is ook realisties. Die dokters was duidelik oor die kanse. Die dokters was ook duidelik oor die onmoontlikheid dat Barend ooit sou sien," het Reino haar herinner. "En hier is ons." Louisa het hartseer geglimlag. "Dit is anders. Sophie se kanker is in 'n baie gevorderde stadium. Wat ons sien, is 'n verlangsaming, nie 'n omkering nie." "Nog nie," het Reino ferm bygevoeg. "Nog nie 'n omkering nie." Die stilte wat gevolg het, is slegs gevul deur die sagte klank van die kinders se asemhaling en die ritmiese piep van die monitors. "Weet u wat snaaks is?" het Louisa na 'n rukkie opgemerk. Sophie was nog altyd so selfs voor die siekte. Altyd geglo in die onmoontlike, altyd magie gesien in die eenvoudigste dinge. Soos die hotelseep, het Reino onthou. Ja. Sy het daardie seep soos 'n skat bewaar.
Sy het gesê dit is magies omdat dit van 'n plek kom waar mense drome bewaarheid. Reino het nagedink oor hoe iets so eenvoudig, 'n basiese hotelseep, soveel kon beteken vir 'n kind wie se werklikheid beperk was tot armoede en siekte. Wanneer Sophie volwasse is, het hy begin, toegestop, bewus van die onbedoelde wreedheid van die aanname. Dis reg, het Luise aangemoedig. Ek hou ook daarvan om dit te dink. Wanneer Sophie volwasse is, sal sy buitengewoon wees, het Reino voltooi. Ongeag hoeveel tyd ons met haar het, sy is reeds buitengewoon. Kersfees het nader gekom en 'n teenstrydige atmosfeer na die hospitaal gebring. Aan die een kant het feestelike versierings in die gange begin verskyn, kersliedere het saggies in die algemene areas gespeel. Aan die ander kant het die onderliggende spanning van 'n onsigbare horlosie wat vir Sophie bly tik het, die vreugde van die seisoen iets bittersoet gemaak. 'n Week voor Kersfees het Reino almal verras met 'n aankondiging: ons gaan Kersfees hier vier, almal saam. Ons gaan hierdie hele verdieping omskep in 'n partytjie vir die kinders. Die voorbereidings is uitgevoer met die doeltreffendheid wat slegs miljarde rande kan verseker. Binne 3 dae het die 7de verdieping van die groot Sier privaat hospitaal gelyk asof dit uit 'n sprokie kom. 'n enorme kersboom is in die hoofsaal opgerig, versier met handgemaakte ornamente wat die kinders self tydens hul arbeidsterapie sessies gehelp het om te skep. Skitterende liggies het van die plafon gehang en 'n kunsmatige sterrehemel geskep. Langtafel is vir die feesmaal opgestel met plekke vir dokters, verpleegsters, navorsers en natuurlik die families. Vir Barend sou dit die eerste Kersfees wees wat hy werklik kon sien. Vir Sophie het almal geweet, maar niemand het dit gewaag om te sê nie, kon dit die laaste wees. Op Oukersaand was die pediatriese afdeling op die 7de verdieping onherkenbaar. Die aroma van feeskos het die lug gevul, kersliedere het saggies gespeel, en die mediese personeel het vir een aand hul wit jasse vir feestelike klere verruil. Sophie, met 'n rooi rok wat Carla persoonlik vir haar gekies het in 'n rolstoel gesit wat met skitterende liggies versier was. Ten spyte van die duidelike swakheid, het haar oë geskitter met die opgewondenheid van die geleentheid. Dis die mooiste boom in die wêreld, het sy verklaar en verwonderd na die imposante denneboom gekyk. En daar is geskenke vir almal. Vir absoluut almal, het Reino bevestig en die Kersvaderhoed reggetrek wat Barend daarop aangedring het hy moes dra. Barend, met sy spesiale brille en 'n feestelike trui, het nie van Sophie gewyk nie. Die afgelope dae het sy sig op ongeveer 50% van normaal gestabiliseer, 'n wonderbaarlike prestasie vir iemand wat nog nooit iets gesien het nie. Papa het gesê ons kan 'n geskenk voor die feesmaal oopmaak, het hy vir Sophie toevertrou. Watter een wil jy eers oopmaak? Voordat Sophie kon antwoord, het die huisbakdeure oopgegaan en Carla en, tot almal se verbasing, die Alberts Mouton familie se patriarg, oupa Okkie, in sy gemotoriseerde rolstoel onthul. Reino het styf geword. Hy het sy skoonpa nie genooi nie, en met goeie redes. Oupa Okkie het alles verteenwoordig waarteen hy die afgelope weke geveg het, die vooroordeel, die rigiditeit, die koue onverskilligheid teenoor die lyding van die minder bevoorregtes. Reino het Carla geroep, haar uitdrukking was senuweeagtig. Papa wou Sophie ontmoet. Die ou sakeman, bekend vir sy berekende koue en algehele minagting vir enige teken van swakheid, het in sy rolstoel gevorder en die omgewing met kritieke oë dopgehou. Toe sy blik uiteindelik op Sophie val, het iets onverwags gebeur, sy gewoonlik streng uitdrukking het versag. So jy is die wonderwerkmeisie, het hy gesê, sy stem was verrassend sag. Die meisie wat my kleinseun laat sien het. Sophie het geglimlag, sonder om geïntimideer te word deur die imposante figuur. Hallo meneer. Geseënde Kersfees. Die kleinseun is my beste vriend. Is dit so? Oupa Okkie het nader gekom en Sophie intens bestudeer. Hoe oud is jy, kleintjie? 7, meneer. Ek word 8 in Maart, as God wil. Die onskuldige frase, gelaai met 'n hoop wat alle volwassenes geweet het broos was, het die ou sakeman laat sluk. Maart is 'n mooi maand om verjaar te, het hy opgemerk, sy stem was effens gebreek. Die blomme begin terugkom, die somerhitte is verby. Hou u van blomme, het Sophie, opreg geïnteresseerd, gevra. Ek het, lank gelede. My vrou was mal oor tuinmaak. Nadat sy oorlede is, het ek nooit weer veel aandag aan blomme gegee nie. Die onverwags persoonlike belydenis het Reino en Carla verbaas na mekaar laat kyk. Oupa Okkie Mouton het nooit van sy oorlede vrou gepraat nie. Mag ek iets vra, meneer, het Sophie gevra en vorentoe geleun in haar rolstoel.
Natuurlik, kleintjie. Hoekom is jy hartseer? U oë glimlag vir my, maar daar is hartseer in hulle. Die direkte vraag, gestel met die brutale onskuld van kinders, het oupa Okkie onverwags betrap. Vir 'n oomblik het die magtige sakeman kwesbaar gelyk, byna broos in sy rolstoel. Ek dink ek is hartseer omdat ek veel van die verlede in jou sien, het hy uiteindelik geantwoord. Jy herinner my aan iemand wat ek lank gelede geken het. Wie? Oupa Okkie het gehuiwer toe, tot almal se verbasing, onthul, 'n jong vrou genaamd Clarisse. Sy was spesiaal vir my. Carla het haar voorkop gefrons. Pa, u het nooit 'n Clarisse genoem nie. Daar is baie dinge wat ek nooit genoem het nie, dogter, het oupa Okkie met 'n moe sig geantwoord. Baie dinge waarop ek nie trots is nie. Die intense oomblik is onderbreek deur die aankondiging dat die feesmaal bedien is. Terwyl almal na die feestelik versierde tafel gegaan het, het Reino opgemerk dat oupa Okkie naby Sophie gebly het en haar dop gehou het met 'n uitdrukking wat hy nog nooit tevore op sy skoonpa se gesig gesien het nie, 'n mengsel van fascinasie, nostalgie en kon dit berou wees. Die feesmaal het in 'n verrassend harmonieuse atmosfeer verloop. Oupa Okkie, altyd stil in familiebyeenkomste, het byna gesellig voorgekom en vir Sophie stories vertel van sy jeug in die Vrystaatse binneland. Carla, wat haar verrassende transformasie voortgesit het, het Barend gehelp om sy kos te sny en geduldig verduidelik wat op sy bord was, terwyl sy die genot van haar seun gesmaak het, toe hy sy eerste Kersfeesmaal met die sin van sig ervaar het. Na die nagereg het die oomblik aangebreek wat die kinders so gretig afgewag het, die opening van die geskenke. Reino het homself natuurlik oortref en die area onder die boom gevul met pakkies van alle groottes. Hierdie een is vir jou, Sophie, het hy gesê en 'n groot, ligte pakkie aan haar oorhandig. Van ons almal. Sophie het die geskenk versigtig oopgemaak, die geskenkpapier bewaar asof dit net so kosbaar soos die inhoud was. Binne het sy 'n luukse fotoalbum gevind, vol foto's van haar en Barend gedurende die weke in die hospitaal speel, leer, saam lag. Sodat jy nooit vergeet hoe spesiaal jy is nie, het Reino verduidelik. En hoe spesiaal jou vriendskap met Barend is. Sophie se oë het vol trane geskiet. Dit is die mooiste geskenk in die wêreld, het sy verklaar en die album teen haar bors gedruk. Barend het 'n teleskoop ontvang wat vir sy gedeeltelike sig aangepas is, sodat hy die sterre wat hom so gefascineer het sedert hy begin sien het, kon begin verken. Maar die geskenk wat hom die meeste ontroer het, was veel eenvoudiger, 'n tekening wat Sophie gemaak het, wat hulle twee hand aan hand onder 'n sterrehemel gewys het, met die inskripsie 'n beste vriende vir altyd in kleurvolle letters. Ek sal dit vir altyd bewaar, het hy beloof en Sophie versigtig omhels, bewus van haar broosheid. Toe die uur gevorder het en die verpleegsters diskreet begin voorstel het dat die kinders moes rus, het oupa Okkie almal weer verras. Voordat die aand eindig, het hy aangekondig, sy stem het die autoritaire toon aangeneem wat almal goed geken het ek 'n aankondiging om te maak. Die kamer het stil geword, alle oë het na die patriarg gedraai. In erkenning van die wonderwerk wat hierdie jong vrou na ons familie gebring het hy voortgegaan en na Sophie gewys, stig ek 'n trustfonds vir pediatriese onkologie-navorsing. 100 miljoen rand om mee te begin. En dit sal die Sophie Ferreira Fonds genoem word. Louisa het haar hand na haar mond gebring, geskok. Reino het verskeie kere geknip, onvermoënd om te glo wat hy gehoor het. Carla het ewe verstom gelyk. En meer het oupa Okkie voortgegaan, sy stem nou vreemd emosioneel. Ek nooi Louisa en Sophie amptelik om in die oosvleuel van die Alberts Mouton herhuis te woon, wat omskep sal word in 'n private mediese eenheid met al die nodige personeel en toerusting vir Sophie se behandeling. Pa. Carla het verward gelyk. Wat gaan aan? Hoekom hierdie skielike verandering? Oupa Okkie het diep asem gehaal en skielik ouer en moeger gelyk. Kom ons sê maar net ek probeer 'n paar foute van die verlede regstel voordat dit te laat is. Hy het na Louisa gedraai en bygevoeg. Ek sal dit baie waardeer as u dit aanvaar, mevrou Ferreira. Vir die kinders se onthaalwe. Louisa, wat nog die omvang van die aanbod verwerk het na Sophie gekyk, wat alles met helder oë van opgewondenheid dopgehou het. Kan ons ma, het Sophie gevra. Kan ons naby Barend woon? Voor daardie hoopvolle oë, hoe kon sy weier? As dit is wat jy wil, my liefie. Dit is dan besluit, het oupa Okkie met 'n definitiewe knik afgesluit. Die familie groei hierdie Kersfees. Terwyl die partytjie na die einde toe beweeg het Reino sy skoonpa na 'n afgesonderde hoek getrek.
Wat gaan werklik aan, oupa Okkie? Weke gelede was u op die punt om my van die voorsitterskap te onthef, en nou dit. Die ou sakeman het Reino vir 'n lang oomblik bestudeer. Soms, Reino, gee die lewe ons tweede kanse wat ons nie verdien nie. Sophie herinner my daaraan. Sy herinner my aan iemand wat ek in die verlede nie waardeer het nie, aan keuses wat ek gemaak het en waaroor ek vir die res van my lewe spyt was. Clarice het Reino gewaag. Oupa Okkie het stadig geknik. 'n Storie vir 'n ander dag. Die belangrikste nou is dat ek vir die eerste keer in dekades duidelik sien. En wat ek sien, is dat jy reg was. Hierdie meisie is spesiaal. En as daar enige kans is om haar lewe te red, moet ons alles doen wat binne ons vermoë is. Intussen, aan die ander kant van die kamer, het Luisa vir Sophie dopgehou terwyl sy in Carla se arms aan die slaap geraak het, wat saggies 'n wiegeliedjie gesing het. Die toneel het gelyk asof dit uit 'n parallelle heelal kom, so onwaarskynlik was die gesig van die koue en berekende sosiale vlinder wat soveel teerheid toon vir 'n kind wat sy dae tevore as 'n bedreiging beskou het. Sy het regtig verander, het Meiburg opgemerk en stilweg na Luisa gekom. Dit lyk so, het Luisa saamgestem. Ons almal het op een of ander manier verander. Sophie het daardie effek op mense. Sy bring die beste in elkeen na vore. Luisa het hartseer geglimlag. Sy was nog altyd so van kleins af. Sy het 'n lig in haar wat alles rondom haar verlig. Die dokter het gehuiwer toe saggies gesê, ek het goeie nuus. Ek wou niks vroeër sê om nie valse hoop te skep nie, maar die laaste toetse toon 'n nog meer beduidende stabilisering. Die eksperimentele behandelings gekombineer met wat ook al tussen haar en Barend gebeur dit werk, Luisa. Nie 'n genesing nie, nog nie, maar beslis meer as wat ons verwag het. Die woorde het Luisa soos 'n sonstraal op 'n bewolkte dag getref. Kan sy meer tyd hê? Maande, dalk? Dalk meer as ons hierdie reaksie bly sien. Die dokter het Luisa se arm saggies gedruk. Dag op 'n slag, nie waar nie. Vandag vier ons Kersfees. Môre gaan ons voort met die stryd. Daardie nag, terwyl die hospitaal uiteindelik stil geword het en die kersboomliggies saggies in die donker geskitter het, het twee families wat die lot op die mees onwaarskynlike wyse verenig het, onder dieselfde dak geslaap. En in die kinders se kamer het Sophie en Barend hand aan hand gerus, soos hulle altyd gedoen het. Hul liggame het op een of ander manier gekommunikeer op 'n vlak wat die wetenskap nog probeer verstaan het. Wat niemand daardie ou kersaand geweet het nie, was dat die volgende oggend 'n verseelde koevert by die hospitaal sou aankom, wat die resultate bevat van 'n toets wat die begrip van die wonderwerk wat hulle aanskou het, vir altyd sou verander. En 'n geheim wat dekades lank bewaar is, sou openbaar wat die twee families op 'n manier sou verenig wat niemand kon voorsien het nie. Die sagte lig van die dagbreek van 26 Desember het deur die blindings van die Groote Suur privaat hospitaal gefiltreer toe Reino die verseelde koevert uit die hande van